Ek hoop almal het 'n koppie koffie gekry, ek hoop daar was genoeg melk. Ek sien ons koffie raak bietjie min en die suiker raak 'n bietjie min, so as iemand volgende week sal suiker in koffie bring, sien jy dat die suiker uit. Ja, ek weet nie sy hand het gegly op iets, toe gooi die suiker alles op die vloer uit, so as jy daar loop en dit kraak, dis nie die grond, dis nie die vloer wat stik in is nie, dit wil nie by die suiker uitgegooi het. So die dag is reg, as jy kan, anders kan iemand anders ook maar bydring. Jy kan die suiker bring, met anders koffie bring. Ek dink hier is van die ouens Karla laas koffie gebring en daar is al van die ander ouens ook koffie bring het. Maar die wat dalk nou nog nie gebring het nie, bring julle maar. Ons daar is goed in elk geval hier die krag, so dit kan nêrens heen gaan nie. Dan help dit daarom net om die kosse te versprei so oor almal. Ja. Alraai julle, baie welkom. Ek weet nie ek weet nie wie te min stoele is of wat gaat hier aan nie, maar ons het vanaand 'n klompie ouens wat nie hier is nie en die stoele is nou amper vol. En daar moes seker nog omtrent 6 of 8 stoele hier ingekom het. So maar het 'n paar ouens se konings maak op die groepie, so julle het dit gesien, Sean kan nie kom nie, Marie en Quintus kan nie kom nie. En dan kan ek nie onthou wie nog nie. Ja, Dolf, hy het weer Nampo gaan doen in die Kaap. Hy het 'n pomp ontwikkel wat 'n boorgatpomp wat hulle gepatenteer het, wat is eintlik 'n ongelooflike ding. Hulle het die goed gebou letterlik met PVC die wilpyp in die begin en die ding werk met 'n snoekerbal en ek weet nie wat alles nie. En met 'n kompressor. As moet geen slytasie op die ding nie. En toe het hulle die ding op die Nampo-skou in die Vrystaat geaccepteer. Uitgestal en toe wen hulle die eerste prys. Vir die nuutste vir die nuutste wat jy dit kan noem, dit is so inisiatief wat die boere aan die dag gebring het. En toe gaan hy nou Nampo Kaapstad toe. Maar nou kan ek sien tussen waar hy was en waar hy nou is al 2 verskillende aanbiedinge. Daar het 'n groot verbetering al gekom net in sy presentation in die Kaap en toe hy daar kom toe wen hy dit weer. So ek dank die Here daarvoor, so hulle is nou op pad terug van daar af. So dit is nou lekker om so oud te ken. So as jy 'n boorgat het en jy soek 'n pomp wat regtig lig op diesel gaan wees, ek bedoel petrol, ek bedoel krag. Praat met hom. En die ding het regtig, jy kan eintlik nie dink dat die ding so kan werk nie, maar dit is 'n wonderlike patent. Almal het ek mee gepraat sê nee, dit kan nie werk nie, maar die ding werk. Ek het self een. Ek het hom nou nog nie hier ingesit nie, maar hy het vir jou gegee reg in die begin, een van sy eerste wat nog nie 'n nommer op gehad het nie. So maar koop maar een by hom, ek weet nie wat vra hy vir die ding nie, maar hy is nou redelik oor die land. En eintlik oor Afrika het hulle nou al genader van oralste af. Om van die goeders te bou. So die Here het vir hom regtig weer oopgemaak en hy het laas jaar afgetree. So ek dink dit is nou 'n lekker bonus. Om jou besig te hou mee, want dis een van die goed as ou mos nou hier so 65 tref dan. En jy werk nie meer nie, dan moet jy jouself besig hou. Nou ek weet nie by ons werk dit nou nie so nie. Ek is ook 65 en ek probeer myself nie besig hou nie, maar ek bly besig. So dis ongelukkig hoe dit is. Maar baie welkom julle. Ek is baie bly julle is hierso en dankbaar dat julle almal gekom het. Nou ons gaan net open en dan gaan ons aangaan met die 4de pilaar. Naamlik die oplegging van hande. Nou dis 'n bietjie 'n wyeer veld as wat 'n mens eintlik aanvanklik net gedink het as 'n mens nou begin kyk na die diepte van dit. So ek het nou hierdie lesings geskryf en ek wil eintlik baie meer fokus rondom die praktyk van die Heilige Gees doping. Maar daar's 'n klomp agtergrond wat 'n mens moet ken, wat 'n ou moet weet. En ek dink dit is noodsaaklik dat ou daai goed vir julle gee en ek wil vir julle vra, ek weet hier's baie verse en hier's honderde skrifte, mens kan nooit al die goed memoriseer nie, maar kry vir jou 'n merkpen en elke boekie het 'n nommer. Merk jou boekie, maak hom met 'n kleur en dan weet jy in jou Bybel, koop vir jou 'n nuwe Bybel en merk dit binne in daai Bybel dat jy kan as jy daai kleurkode kry, dan weet jy dit het iets te doen met die kry insig in die koninkryk of wat ook al, die groot prent of dan letterlik die bouplan. Dit gaan jou help om daai goed te verstaan en ek het die afgelope week jy weet het ek met iemand weer gedeel rondom die hele proses
En die oomblik as 'n ou vir hulle in die hele bouproses, want ek dink elke mens het tot 'n minder of 'n meerdere mate daarom 'n bietjie kennis van of nie kennis nie, jy het begrip van hoe 'n huis moet gebou word. Jy weet jy moet 'n erf kry en jy weet jy moet die grond verstaan en dan moet jy weet jy moet 'n bouplan kry en al daai prentjie wat daar buitekant op is. En die oomblik as jy met hulle daai goed deel, dan begin dit net vir mense oopgaan. Nou Pastor Dirk, hy doen vir ons al ons sendingwerk in Afrika en ek het baie jare saam met hom opleiding gedoen in Zimbabwe en in Malawi. Ek was die afgelope tyd baie min betrokke by dit. Maar hulle, die hele eerste koninkryksreeks het hulle in Malawi gaan bedien. Janie was ook al baie saam. En wat vir my wonderlik is dat hulle het eintlik in Zimbabwe 'n Bybelskool gestig net met daai opleiding. En hulle het 40 pastore omtrent deur daai proses gevat. En alle ouens is in die hele ding, in die koninkryksgoed in, en dit het hulle so vasgegryp dat hulle kyk eintlik niks anders nie. En hulle het nou teruggegaan om te gaan kyk, maar wat was die effek van Malawi se? En hulle het 'n ouetjie gestuur so intoe, en julle, as jy net gaan kyk waar hulle getuig, dan sê die een vroue pastoor daar, hoorie, ek het my hele lewe, ek het 30 mense in my gemeente gehad, en dit het nooit meer geraak nie. En na die opleiding, ons is nou 90. En 'n ander een sê, hoorie, ons was 40 gewees, en ons is nou in die 80. So, die inligting verander mense se lewens, en ek wil hê julle moet gebruik die goed, jy weet, gebruik dit, moenie dit net hier uitstap en ag, dis nou klaar nie, want jy is nie klaar nie. Jy weet, ek hierdie goed in die land geïmplementeer het, nou praat ek van toe ek die moderator van die kerk was, ek het die hele land, ek was elke liewe week omtrent op ander plekke, ek het hierdie goed bedien, dan begin ek op 'n donderdag aand, dan gaan ek dwars deur tot sondagmiddag 1:00 toe, dan is ek alleen, dan bied ons hierdie goed aan, dan lei ek die hele streek op, al die gemeentes in die streek, en ek kan vir jou selfs vandag nog mense, wat hulle is uitverkoop rondom die koninkryksboodskap. Verlede week bel 'n seun my in die kerk, 'n jong man, hy's in een van ons bedieninge, en hy sê vir my, Pastor Henry, ek wil net vir jou vra, jy het al baie gepraat oor die koninkryk, maar som vir my die koninkryk net in 1 of 2 sinne op, dat ek net hierdie ding agter hier, dat ek net hierdie ding onder die blad kan kry. En ek vat hom net en ek sê vir hom, al wat ek vir jou probeer sê, is jy moet die plek word waar God regeer. Want dit is wat die koninkryk, dis die ryk van die koning. So jy word die plek waar die koning regeer. En ek verduidelik dit vir hom letterlik in 5 minute, en skielik gaan die lig vir hy seun oop. Jy weet, hy verstaan dit, en hy kom vanmôre na my toe na die diens, hy sê, onthou jy toe ek jou nou die dag verlede week gebel het, of voor verlede week gebel het oor het, hy sê, daai Sondag, toe preek jy, toe verstaan ek al hele ding. Toe maak die Here dit vir my oop. Want waar pas ek dit toe? Hoe pas ek dit toe? Die koninkrykstrappe wat ek het noem. Markus die 4de hoofstuk. Daai is die toepassing van dit. So wat beteken dit? Die antwoord lê hier. As jy wil weet wat sê God oor jou huwelik, as jy wil weet wat sê God oor verhouding, as jy wil weet wat sê God oor die ekonomie, as jy wil weet wat sê God oor jou verhouding met die kerk, as jy wil weet wat God oor jou ouers en jou verhouding sê, al daai goed staan hier. Dan gaan soek jy daai skrifte wat relevant is met betrekking tot jou probleme. En die maklikste een is finansies, want almal van ons sit met finansies wat ons nodig het. Dan gaan kyk jy, wat sê die skrif oor finansies? So dis die eerste ding, jy kry die saad, die woord is die saad. En die oomblik as jy die saad gekry het, dan moet jy die saad plant. Dis gehoorsaamheid. Nou pas jy die woord toe. Julle, nou wil ek vir julle reguit sê, as jy hierdie konsep verstaan, kan jy bid. Want dis al wat jy doen. Dan begin jy bid wat die Here sê. Herinner my aan my beloftes. Want dit kan nie ledig na my terugkeer nie. Ek stuur my woord uit, en waarheen ek dit stuur, sal dit voorspoedig wees. Dit kan nie ledig terugkeer nie. So wat God, want 'n koning regeer met sy woord. Nou sê hy, in my, so hoe gaan hy in my reageer? Hoe gaan hy in my regeer? Deur sy woord. Nie my gedagtes nie, deur sy woord. Daarom sal jy sien, dat die oomblik as jy God se woord vir 'n ou gee, dan dit is die limit. Hy kan dit nie antwoord nie. Hy kan teen dit redeneer en probeer redeneer, maar hy kan dit nie antwoord nie. So, kry jy die goed eintlik in jou hart. Jy gaan nie al die skrifte in jou hart kan kry nie, maar as jy jou Bybel merk en jy lees gereeld jou Bybel, gaan jy oor tyd begin agterkom, okay, hierdie is fondasie goed, hierdie is doop goed, hierdie is Heilige Gees goed, hierdie is Godheid goed. En wat ook al daarmee gepaard gaan. Want dan begin jy jouself oriënteer
om dit in plek te kry. En ek het gesien het julle, wanneer ek met iemand deel oor hierdie goed, dit het die effek in mense se lewens. Daai seun met wie ek gedeel het verlede week, hy kom vanmôre, maar sy oogies blink, in sy hart straal, en hy sê vir my, ek verstaan dit. Toe sê ek, okay, het jy nou vanoggend hierdie ou se getuienis gehoor, daai evangelis wat by ons opgetree het? Ja, ek het. Ek sê, nou kom ek sê, het jy gesien, wat het hy gedoen? Hy het net gespreek wat God deur hom doen. Hy is die plek waar God regeer, wanneer dit kom by evangelisasie. Want hy ken evangelisasie. So, dit is hoe dit moet werk. So, jy moet die woord gebruik. As jy 'n probleem wil aanspreek, julle, ek wens ek het tyd om net hierdie goed met julle te sit, as 'n ou net tyd gehad het. Hy sê, is my woord nie 'n vuur wat verteer nie, en 'n hamer wat die klipharde rots vernietig nie. So, as jy God se woord vat, dis 'n vuur wat verteer en dis 'n hamer wat vernietig. As jy 'n hamer vat, ons begin hierdie muur slaan, en jy slaan op dieselfde plek aan mekaar, eventueel gaan jy deurbreek. En julle, ek het baie mure in my lewe afgebreek. Ek praat van fisiese steenmure en huise wat ek herbou het en omskep het en gerenoveer het en gedoen het. In die begin is dit die aakligste ding om te doen as jy voor daai muur staan, jy moet deurkom na die ander kant. Dit voel of jy nooit deur gaan breek nie. En ek het seker mure al self deurgebreek. Jy slaan daai hamer een hele dag. En dan het jy een baksteen uit. En as die eerste baksteen uit is, dan begin hy dan krummel. En dit is hoe die koninkryk werk. Jy werk met die woord teen jou probleem, want die woord is die rots. En dit kan nie wankel nie. Al lyk dit vir jou in jou sintuiglike waarneming hoe onmoontlik. By God is niks onmoontlik nie. Daarom moet jy sy woord spreek, daarom moet jy sy woord bid, daarom moet jy sy woord na die vyand toe gee. Want dis presies wat Jesus doen in die hele versoeking. Daar staan geskrywe. So gebruik die woord as jou wapen. Daarom sê hy in Romeine 8, die woord is die swaard van die gees. Nou wat se ding is 'n swaard? Dis die wapen waarmee jy veg. Maar waarmee wil ons veg? Ons wil veg met ons eie idees. Ons wil veg met ons emosies. Ons wil veg met ons negativiteit. Ons wil veg met ons denke. Julle, geloof is dit wat jy nie het nie, maar jy sien dit asof jy dit reeds het. Dit is geloof. En dis waarop jy moet staan. So jy gryp die woord en jy vertrou God vir wat hy gesê het. Die Rooi See is voor julle. Here, waar gaan ons heen? Wat is ou Moses se eerste reaksie? Sy eerste ding wat hy doen is hy val op sy aangesig en hy begin bid en hy sê, Here, ons het 'n groot probleem. Ons het ons nou gelei, ons is vas in hierdie see. Daar's nie 'n manier nie. En as die Bybel sê, hulle is ingesluit in die berge. Die berge maak 'n trechter, letterlik 'n trechter so. En daai hele volk is in daai trechter ingelei. Die volgende oomblik maak hy oop teen die Rooi See. En toe hulle deur in die trechter is, hier staan hulle net water voor hulle. Daar's geen omdraai kans nie. En Moses gaan en hy val op sy aangesig en die Here sê van, wat doen jy nou? Nou ek hoor hom al sê, ag Here, ek bid. Die Here sê, wat is in jou hand? Het ek nie vir jou gesê, gebruik die staf nie. En hy staan op en hy tel die staf op en hy slaan hy water. En hy water gaan. 'n Wind kom op en dit dryf daai water 'n droë pad deur daai hele Rooi See. Dit is die krag van die woord. Dis wanneer jy oor en out is. Dit is hoekom niemand kan hy pad loop behalwe jy nie. Maar wanneer ek en jy op die einde van onsself is, ek sê altyd wanneer jou boude die teerpad slaan, moet jy weet jy's op die regte plek. Okay. Onthou daai woord wat ek het. As jy oor die bidstreep loop en jou boude vang die teerpad, moet jy, dis nie van kortheid nie, want party ouens sê met as jy baie kort is en jy loop op die bidstreep, dan streep jou boude op die pad. So, as jy boude die teerpad slaan, ek mag dit nou nie oor hierdie ding sê, maar ek sê dit net maar vir jou, moet jy weet jy's op die regte plek, want dan is jy oor en out. Dan is daar vir jou niks oor nie. En jy het nie meer krag en vermoë en gedagtes en plannetjies, ons slim plannetjies nie. Want dan gee jy oor aan die Here. En dit is wat ons nodig het. Okay, so dit is waaroor die koninkryk in 'n neutloop gaan julle. En ek vat julle nou maar net op 'n roete deur die hele proses, want ek wil hê jy moet toetree tot die koninkryk. Jy moet die krag van die koninkryk verstaan. Jy moet weet wie is jy in die koninkryk, jou identiteit in die koninkryk.
Jy moet verstaan, hoe kom die koninkryk in jou? Dit moet jy verstaan, dis waarmee ons nou besig is. God se gees in my. So kan jy sien, dit is hoekom ons die goed opgebreek het in fynere details, sodat jy kan verstaan waaroor dit gaan. En julle, elke week kom ek met 'n lang inleiding, en dink die ouens aan die Here, hoekom praat ek so baie? Julle, ek wil julle moet mooi verstaan, hierdie goed brand in my hart. Ek het 9 jaar gebid, en vir die Here gesê, ek wil weet, hoekom is baie mense suksesvol en ander nie, binne die konteks van die kerk. En toe breek die Here vir my die koninkryk oop. En ek letterlik in 1 week na 9 jaar se gebed, toe sien ek die boodskap van die koninkryk in 1 oomblik, soos 'n puzzle wat bymekaar kom. En ek gaan daarmee afsluit. Die tyd toe ek die gemeente oorgevat het, toe was ons in Meybel, ons het 'n gebou daar gehad. In daai laaste paar maande van die tyd toe ek daar was, toe was ek sommer net 'n hulpprediker in die gemeente, ek was georde, maar ek het nog gewerk by L&R. Ek het 'n restaurant gehad in die stad, so ek het 'n klomp ander goed gedoen, maar ek was georden gewees. En die vorige pastoor wat daar was, hy het 'n leeromslag laat maak. Ek het vir baie jare met daai leeromslag gepreek. En aan die buitekant van daai omslag het hy 'n puzzle gehad, wat mense so in die puzzle inloop, en dan is daar 1 stuk van die puzzle wat uit is, hy hang hier in die lug. En dan praat hy van 'n nuwe kerklewe. En ek het nooit verstaan waaroor gaan hy puzzle nie, tot letterlik 2 maande nadat ek voltyds tot die bediening toegetree het, toe woon ek 'n geleentheid by op uitnodiging waar 'n ou met 'n profetiese bediening van Amerika afkom, en dink nou Dwayne Conner, as ek dit reg kan onthou. En ek is baie skepties baie keer vir hierdie goed, want daar's te veel profete wat te veel dinge profeteer, en ek weet wat is reg en wat is altyd verkeerd, en jy moet dit toets. En ek staan daai dag, maak 'n uitnodiging, en dit was net vir pastore, die hele kerk was vol, daar was 500 pastore. En daar stap seker 100 ouens uit, en ek sien heel laaste op hierdie punt. En die lat begin op daai kant vir die ouens bid, maar nou staan pastoor Johnny langs my, en pastoor Swaysal langs my, dink ek, Here, ek het daarom 'n buffer tussen my en hulle. Ek ken hulle min of meer, en ek weet wat in hulle lewe min of meer aangaan, so as hy by hulle begin profeteer, en hy praat sner, dan gaan ek loop, voordat hy by my kom. Nou het ek hierdie ding op my kop. En hy kom en hy bid vir al die ouens, maar hy het 'n baie sterk sangbediening. En terwyl hy sing, dan gaan hy oor in profesie. En die gees van die Here werk daai môre, en ek kan voel die teenwoordigheid van die Here is daar, en hy kom hier by pastoor John, en hy praat met John, en dog, liewe Vader, hierdie ou ken nie vir Johnny, maar dit wat hy nou sê is hierdie ou man. Ek weet, en nou begin ek al met my skeptisme begin nou al begrawe raak. Nou dog ek, okay, Swys is daar nog hier. Eers was Swys, en toe was dit hy. Nou Swys was die evangelis, kyk, hy het vir jou gelooi. As hy preek, moet jy weet, jy kom tot bekering, en al is jy tot bekering, jy gaan weer tot bekering. Hy het 'n kragtige bediening gehad daai. En hy kom by hom, en hy sê vir hom, hy sê, wat jy nodig het, is die balsem van Gilead. En ek weet, baie mense het gevlug baie keer, omdat Swys so absoluut in sy evangelistiese gawe sterk oorgekom het. En ek dog die Here, okay, as hy vir Swys, dan hoor by John. Hy sê teen John, as hy teen John ook daarom iets min of meer in lyn sê wat ek van John ken, dan gaan ek maar bly staan. En hy kom by John, en kyk, en John is 'n bidder. Daai ook al 4 uur aan mekaar, 5 uur aan mekaar bid. En hy's 'n ou man, hy is 54 jaar in die bediening. En hy profeteer hier oor hom, sê vir hom, geef hom woord. Ek dog, ek gaan maar bly staan, want dit wat ek hoor, klink vir my daar min of meer in lyn. Ek toets die gees, en hy kom by my, en hy kom staan voor my, en hy sing 'n lied, en hy sê, nee, ek weet nie wat om vir jou te sê. Ek sê, Here, ek het jou gesê. En skielik stop hy. En hy sê, ek sien wat God vir jou wil sê. Don't try to present the puzzle piece by piece. Here, watter woord is dit? Jy weet, en ek weet nie wat hy vir my sê nie. Hy sê, ek weet nie wat dit beteken nie. Hy sê net so vir my. Ek weet nie wat dit beteken nie. Maar dis wat die Here vir my sê, ek moet vir jou sê. En daai woorde slaan net vas in my kop, en dit bly by my. En jare daarna, toe die Here die koninkryk vir my oop, toe ek skuif van daai gemeente waarop daar is, na die plek, die grond toe waar ek nou is, die heel laaste boodskap wat ek preek, my uittrede preek uit daai omgewing uit, preek ek die boodskap van die saad van die koninkryk. Maar daai aand sê ek vir die Here,
as hierdie boodskap wat ek vanaand preek van u is, een van my pelle was lankal uit die kerk uit. Daai tyd seker 5 jaar het ek hom nie gesien nie. Ek sê, as daai ou vanaand in die kerk is, dan weet ek hierdie boodskap is van nie. Ek maak met die Here so deel. En ek staan op die kansel. En die volgende oomblik stap hierdie ou in, en sit heel in agterste se plek op die hoek. En ek weet wat ek weet, wat ek weet. Hierdie boodskap kom van God af. En dis 'n koninkryksboodskap. Maar ek preek daai koninkryksboodskap, daai dag, maar ek verstaan soveel. Ek preek net wat die woord sê. Ek het eintlik gesê, ek moet daarna my tyd gaan terugkoop. Maar ek sien wat God wil doen. En ek los dit net daar. En dit was in 93. En letterlik in 1999, 2000, 2001, toe breek die Here met die boodskap van die koninkryk op. En skielik verstaan ek, dis die puzzel wat weg is. Dis die puzzel wat kort. Almal preek Christus, dis reg. Almal preek wat ook al, dis reg. Maar as jy nie die sentrale lyn van die Bybel gaan verstaan, dit is God se heerskappy in jou nie, gaan jy nie reg kom nie. Jy gaan sukkel om die volheid van jou potensiaal te bereik. En letterlik binne 1 maand, 2 maande, breek die Here ding net vir my oop. En die oomblik toe ek hierdie lesings begin skryf, nie die vorige reeks, toe verskyn Miles Monroe se boek op die rakke. T.D. Jakes se boek oor die koninkryk verskyn op die rakke. Lou se boek verskyn op die rakke oor die koninkryk van God. En mense begin my bel en sê, jy gesien, die boeke is uit op die rakke. Ek sê nie, ek het nie, maar en ek kry die boeke. Presies hierdie boodskap. Toe weet ek, dit is wat ons nodig het. God se heerskappy in my. En hoe meer ek my daarin kan verloor, hierdie laaitjie wat doodgeskiet is, hy het hom in dit verloor. Hy het hom in God se heerskappy verloor. Die wysheid en die insig, die Bybelkennis, en ek het sy goed gecheck julle. Daai laat ek nie hom sterk uitgeraak nie. Hy het gestaan vir God se waardes. En dis hoekom die duiwel hom uitgehaal het. Daai was 'n gevaar. Ek het gesien die goed wat uitgegaan het, sê die moderne Paulus van vandag, is vandag doodgeskiet. Daai het sy lewe gegee vir die koninkryk. So ek wil vandag vir jou sê, kry hierdie goed onder die knie, verstaan dit, sodat jy in Christus kan word wat God wil hê jy moet wees. Ons het te veel goed wat ons besig hou. As ons net gaan fokus, en ek gaan by die volgende stel lesings, soos deur die 6 pilare is, gaan ek met julle praat oor die basic goed, hoe om die goed in my lewe te implementeer, waarvan gebed die hoogste prioriteit is. En dit is waarheen ek julle wil vat, en dis waar ek moet uitkom, want dit weet ek, dat ek weet, dis die antwoord van alles. Die grootste krag in die kerk van God, word die minste gebruik, en dis die krag van gebed. So ek wil jy op daai pad vat, want dit is hoe jy die koninkryk in jou lewe aktiveer. Jy begin spreek in die geestesrealm wat God gesê het. Jy begin spreek, jy spreek jou berg aan. Jy praat met jou berg wat God gesê het, nie jou gedagte nie. Vader, ek dank U vir U goedheid en U guns. Dankie Here vir die ewige lewe. Ek dank U vir die boodskap van die koninkryk. Gaan soek eers my heerskappy in jou lewe. Dan sal al die ander dinge wat jy nodig het vir jou bygevoeg word. Moenie jou bekommer oor al die alledaagse goed wat jy moet hê om te leef nie. Ek is julle Vader in die hemel. As julle wat vaders wat op die aarde is, weet om goed te doen aan julle kinders, hoeveel te meer weet ek wat julle hemelse Vader is dit nie. Here, ek wil vanaand bid dat U ons gedagtes sal verskerp, dat U dit sal oopmaak om die boodskap te verstaan in Jesus se almagtige naam. En ek dank U en ek loof U en ek eer U daarvoor, Vader, en ek prys U, Here. Amen. Alraai julle, ek dink ons het laas geëindig op bladsy 8. Die vorige opskrifie was net disippels maar ontbreek die krag van die Heilige Gees. So reg van die begin af sien ons
binne die konteks van die woord van die Here, dat daar's 'n klompie mense wat in die Nuwe Testamentiese bedeling na die uitstorting van die Heilige Gees beskrywe word as disippels van die Here. So ons moet dit verstaan. Ag Johan, weet nie dat ek toemaak nie. Is hy toe, dankie julle. Wat beskrywe word as disippels van die disippels van God, disippels van die Here. Maar wat ons duidelik, dan sien ons duidelik in die gedeelte wat jy lees, dat hulle was nog nie gevul met die Heilige Gees nie. So, 'n mens moet nie daai skrifte met die baba in die badwater uitgooi nie. Jy moet verstaan wat daar staan, en ek dink dis in een van ons beperkinge, in ons eie, veral in die Pinksterwêreld, is daai een van ons groot beperkinge van, waar lê die skeiding rondom die Heilige Gees inwoning? En dit gaan ons gelang ons deur hierdie lesings gaan ons dit aanspreek. So, laasweek het ek afgesluit met hierdie gedagte, dat ons moet verstaan dat jy kry disippels, maar hulle ontbreek die krag van die Heilige Gees. Daar's mense wat hulle is besig om vir die Here te werk, hulle is besig om hulle bedieninge te vind, hulle is besig om iets te doen binne die konteks van die Nuwe Testament, en dan sien jy dat hulle word, Paulus kom by hulle en selfs die ouens in Samaria, en dan hulle is gedoop in die naam van Jesus nogal, en dan sê die Bybel, maar hulle het nog nie die Heilige Gees ontvang nie. Okay? So 'n mens moet daai onderskeid met 'n ou gaan tref, 'n mens moet verstaan wat daar staan en hoekom dit daar staan, sodat ons ook begrip kan hê van die totale spektra van die hele aangeleentheid. So, en ongelukkig moet ek 'n pad loop met julle, om daarby uit te kom, sodat julle ten volle toegerus kan wees, ook met betrekking tot dit, soos iemand julle 'n vraag oor dit vra, dat jy daarom 'n antwoord kan gee op een of ander manier. So, daar is disippels in die Nuwe Testament, wat nog nie die volmaaktheid van die krag, die volle krag van die Heilige Gees in hulle lewe gehad het nie, en dan sien ons dat dit gebeur deur die handoplegging, waar mense vir hulle die hande opgelê het, vir hulle gebid het, en dan het die krag van die Heilige Gees oor hulle gekom. So ons gaan dan vandag aan by nommer 5, en is daar op bladsy 8, die Heilige Gees doping is ook vir die heidene. En dit was een van die grootste probleme, wat binne die konteks van die Joodse mense bestaan. Want onthou, julle moet verstaan, vir eeue lank het God Israel gekies om die verbond daar te stel. Met ander woorde, om sy verbond na te kom, deur die geslagslyn van Adam af na Abraham toe, van Abraham af na Dawid toe, en van Dawid af na Christus toe. So, daai geslagslyn kan jy dwars deurtrek, en julle, daar's kwaai gedeeltes in die Bybel, as 'n ou dit lees, net op daai geslagslyn, wat, as jy dit lees, dan laat dit jou hare eintlik regop staan, dit voel jy kan amper nie hierdie goed lees, die hele verhaal van Tamar, ek meen, daai is nie 'n lekker verhaal om te lees nie, want jy kyk daarna en dink jy, hoe kan hierdie goed in die Bybel staan, Here? Weet, maar as jy nie verstaan wat daar aangaan nie, dan gaan dit vir jou 'n probleem wees, maar jy moet verstaan wat daar aangaan, want die seun, Juda, is die een wat die blessing ontvang het, uit wie die Christus gebore sou word, want die eerstgeborene, sê die Bybel, het die bed van sy pa bespring, en dit het hom gediskwalifiseer om die Messias in die wêreld in te bring. So, dit is hoekom hy nie die eerstgebore kind gebruik het nie, maar wel Juda, wat letterlik beteken lofprysing en aanbidding, né? So, nou sien jy, nou is Juda, dis die seun van Jakob, en hy het hierdie 3 seuns, en die eerste oudste seun trou met hierdie dogter, en haar naam is Tamar, en die Bybel sê, en hierdie seun het God mishaag, en die Here het hom laat sterwe. En die gewoonte was, dan vat die tweede kind die vrou, en die tweede seun vat hierdie vrou, en die Bybel sê, en hierdie seun, Onan, dink ek is die een se naam, ek kan nie so onthou wat is die ander se naam nie, en die ander seun het God ook besaag, en God het hom laat sterwe. Nou bly daar nog een oor, dis die jongste een. En Tamar sit nou maar en wag, dat nou gaan sy in hierdie rou in, en Juda stuur haar na haar pa toe, gaan bly by jou pa, in daai tyd van rou, en nou is hy daar, en nou word hierdie seun groot, en hy laat haar nooit. Wat in sy agterkop het, is hierdie vrou met 'n kind, is hierdie vrou met 'n man getrou, is gaan die mans dood. En hy wil nie sy laaste seun ook verloor nie. Dis nou in sy kop, né? Ek is seker hy het dit geredeneer. So hy wil hom nie vir Tamar gee nie. Want nou is ook baie jonger as die ander twee, maar uiteindelik gaan skeer hy sy skape in daai omgewing,
En hier kom Tamar en sy hoor hy kom en sy trek haar aan en hy sien haar aan vir 'n prostituut. Maar al wat sy wou doen is sy wou sien hoe groot is hierdie seun, want hoekom dat haal hy my nie dat hierdie seun met my kan trou nie, want ek is dan nou al lankal verby die rou en ek is nou al lankal alleen, dis dan nou tyd. En dan kom Juda by haar en hy gaan by haar in en sy raak swanger en hy wil haar en sy sê okay, maar wat gaan jy betaal? Sy vra hom voor die tyd en hy sê nee, hy gaan vir haar 'n lam gee, maar hy doen nie 'n lam daar wat ook al nie. Dan sê sy okay, maar gee my jou staf en gee my jou seelring. En sy vat dit. En hier kom hy die volgende dag terug, of wanneer ook al die mark, ek dink was die volgende dag, stuur hy nou sy diensknegt met die geld, of met die lam om nou die vrou te kom betaal, weg is hulle vra, maar waar is hierdie prostituut wat hier op jou, hulle sê, hier is nie so iemand in hierdie dorp nie, man. Hier is niemand nie. Ons weet nie waarvan jy praat nie. En niemand weet wie dit is nie. En 9 maande gaan verby, en sy swanger. En toe Juda dit hoor, gaan laat haal hy haar, want hy wil haar stenig. Hy wil haar stenig, want hoe kan sy nou, die weduwee van sy kinders, hy is totaal ingebreke. Hy is die een wat gehoreer het. Maar hier kom Tamar, maar daar is die boodskap in hy ding. En sy baar, en sy kom, sy sê, maar laat al hierdie manne, laat al hierdie hoofde kom. Ek het 'n gesprek, laat julle my kan verhoor. En die oomblik toe al die manne nou daar sit om haar nou hierdie doodsvonnis toe te gee, toe haal sy die staf uit in die seelring en sy sê, okay, maar sê vir my, wie se staf is hierdie en wie se seelring is hierdie? En hier sit Juda met 'n rooi gesig. Dan maak hy die stelling en sê, jy is meer regverdig as ek. En hy vat haar as sy vrou, en die Bybel sê dat haar nog nooit weer beken nie. Maar sy baar hierdie kind. En die oomblik toe hierdie kind gebore word, toe is dit 'n tweeling. En toe die eerste een in die geboortekanaal afbeweeg om gebore te word, toe gryp die tweede een om letterlik en hy ruk hom terug. Dis 'n bo-goddelike, bo-natuurlike werk. En hy gaan hom verby en hy word toe die eerste een steek al sy hand uit. En die vroedvrou sit 'n bandjie om die hand, dat sy hom kan herken. En hy gaan terug, met die bandjie en al. En hier kom hy aan en uit sonder die bandjie. En toe hy uitkom, die vroedvrou dit sien, toe roep sy uit, Peres, wat letterlik beteken, waar het jy die krag vandaan gekry om so deur te breek? Julle sal sien die ontwikkeling oor kan die kerk se naam is Peres. Dit is 'n spesifieke doel, to breakthrough of miraculous power. En dit was in die tyd van herlewing, toe ek daai woord gedryf het, was dit die woord wat God my daar gegee het. Elke keer as ek hy naam sien, dan weet ek hierdie land moet in herlewing gaan. Maar hoe? Deur die krag van die Heilige Gees. Nie deur hoe ons manage nie deur programme in 'n kerk nie. Want die woord Peres word by male sonder taal gekoppel aan wagters op die muur, om deur te breek in gebed. En julle, dis die goed wat ek julle wil uitkry. Dis waar ons moet uitkom. En dis waarmee die duiwel my die meeste katasa, want hy probeer my weghou van dit af. En ek wil vir jou sê, as ons daai pad kan begin loop, gaan hierdie land sien verander. Want ons kan dit nie doen nie, maar God kan. Maar wat gebeur met Tamar, en daarmee wil ek nou afsluit. Tamar het verstaan wat die verbond van God met Abraham was. En sy het geweier om uit daai geslagslyn uit te beweeg. Daarom het sy gewag vir die jongste kind. Want sy het geweet, as ek met die jongste kind kan trou en hy kan God behaag. Die twee eerstes het God mishaag, want hulle het nie die verbond geag nie. Die Messias wat sou kom uit hulle uit nie. Daarom het God hulle weggevat. Die derde een was ook nie daar nie. Daarom het God Juda daar gestel. En eventueel breek daai vrou deur met 'n baba, wat een van die geboortevaders van Jesus is.
En Tamar is een van die 3 vrouens, dink ek, wat in die geslagslyn van Christus staan. Omdat sy die verbond van God met Abraham geag het. En gesê het, ek gaan nie my destiny mis, omdat daai 2 seuns nie met God in verhouding moet staan nie. Ek gaan nie my destiny mis, omdat Juda dit wil mis nie. Kan julle sien die diepte van daai boodskap? So moenie daai ding lees met 'n vleeslike oog, maar gaan kyk na die diepte van daai skrif. Julle kan jy sien, by God is alles moontlik. En God skuif 'n tafereel reg om sy wil te volbring. So vandag begin ons dan die Heilige Gees doping is ook vir die heidene. Dis duidelik dat die handoplegging op baie plekke in die vroeë kerk die doping met die Heilige Gees vooraf gegaan het. Ons het dit gesien. Ons moet egter kennis neem dat die Heilige Gees doping nie, dis so met ander woorde, as baie plekke wat jy sien dat die Heilige Gees doping kom met die handoplegging, maar moet asseblief nie God beperk nie. Hoor jy wat ek vir julle sê? Daar is gevalle wat God mense gedoop het met die Heilige Gees sonder die handoplegging. Die oomblik wanneer ons 'n konsep vat en ons sit God in hierdie vierkantige blokkie van ons brein, dan beperk ons God. So moenie God beperk nie. God kan enigiets doen, as ek en jy net op 'n plek kom waar ons verstaan en weet wat die Here wil doen in ons lewens. So, nou gaan hy aan, nou sê hy vir ons hierso. In Handelinge 2 vers 1 tot 4, kom die Here, dis die oorspronklike skrif van die Heilige Gees, doop die Here 120 disippels in 'n boefretrek sonder dat iemand die hande opgelê is. So kan jy sien, daai ouens gaan wag in Jerusalem totdat hulle aangedoen is met krag uit die hoogte. Nou julle, die belangrikste woord daar wat ek en jy mis, is die woord totdat. Gaan wag in Jerusalem totdat jy aangedoen is met krag uit die hoogte. Pastoor, hoe lank moet ek nou bid? Jy bid totdat God antwoord. Jy wag totdat God deurbreek. Jy soek die Heilige Gees totdat God jou vul met krag. Kan julle sien waar ons in Gebreke? 10 dae lank sit daai mense, Jesus het opgestaan uit die dode. Ek weet nie wat gaan met die brakke aangaan nie, of dit nou is nie eintlik remarnse honde wat nou so te kere gaan. Hulle sien seker net so, weet nie waar is die kinders hier nie. Hulle soek seker net die kinders of is 'n ander hond, ek weet nie. Maar hulle sal nie so gaan as daar 'n ander hond is nie. So, hoor baie mooi. God vat 120 ouens reg aan die begin en hy vul hulle met sy Heilige Gees. Stuur eers 'n wind. Die Heilige Gees kom in die vorm van 'n rukwind. En die volgende oomblik sit hy met 4 tonge wat verdeel en op elke een van hulle gaan sit. En die hele gehoor wat onder staan, want hulle is by boefretrek, sien hierdie hele fenomeen en hulle wonder wat gaan nie aan. En hierdie mense begin spreek in ander tale. En daar's 'n hele beweging van die Heilige Gees sonder dat iemand daardie mense die hande opgelê het. So ons kan verstaan dat die vertrekpunt van die uitstorting is dit God wat net bonatuurlik sy Gees uitstort in krag op hierdie mense. Vers 28 kom Petrus en hy sê die volgende. En hy sê vir hulle, julle weet, die woordjie weet is julle kennis, julle dra kennis daarvan, dat dit ongeoorloof is vir 'n Joodse man om met iemand van 'n ander volk omgang te hê. Ekskuus, ek wil net terug gaan na Handelinge 19, ek mis nou hier 'n paragraaf. In Handelinge 19 vers 1 tot 6 verkondig Petrus die evangelie van Jesus aan Kornelius. Nou wie was Kornelius? Kornelius was 'n owerste, wat het mense hulle genoem, 'n hoofman, 'n Romeinse hoofman. So Kornelius het 'n gesagsposisie binne die Romeinse ryk bekleed. Maar Kornelius het sekere geestelike eienskappe gehad. Hy was in die oë van die Joodse mense was hy 'n heidense mens, want hy was nie 'n Jood nie. Hy was eintlik onbesny. Maar hierdie ou het iewerster in die proses van sy lewe het hy 'n ontmoeting met God gehad. Want iets het gebeur in sy lewe dat hy
verstaan het, dat Christus is die antwoord. Dat hy verstaan het dat die Joodse geloof is die vertrekpunt. Daar's baie sulke mense, en onthou, mense kon die Joodse geloof aanneem, maar hulle moes besny geword het. Maar die Jode self, hulle het geen gemeenskap gehad met hierdie heidense mense nie. En ek gee hulle een raai, wat het hulle genoem? Ons het op ons nou by mense allerhande name genoem, maar dit is eintlik 'n woord wat beteken heiden. In daai jare het hulle die mense honde genoem. Hulle noem hulle letterlik hondjies. Dit is hoekom toe die Sirofenisiese vrou by Jesus kom en sy vra, sê, hoorie, my kind is siek. Toe sê die Here, maar wat het jy te doen? Weet, ek het gekom om heel eers die evangelie aan die Jode te bring. Hy het geweet hulle gaan hom verwerp, maar hy moes daar begin. Maar dan maak hy vrou 'n stelling en sê sy vir hom, Here, maar is dit nie so dat die hondjies die krummels wat van die tafels afval nie? So hulle het alle mense wat nie Jode was nie, het hulle heidene het hulle hondjies genoem, of honde. Hulle het van nie so mooi gepraat as ek nou nie, en soos Jesus daar gepraat het nie. So hulle het hulle honde genoem. So dit was in hulle oë, hierdie mense was niks in hulle oë nie. En hier kom die Here en hy gee vir Paulus 'n droom en hy sê, hier's 'n laken wat uit die hemel neerdal en 'n klomp onrein diere is binne in daai laken. En hy sê vir Petrus, staan op en eet, slag en eet. En Petrus sê vir die Here, Here, U weet, ek het my hele lewe nooit deur, het ek iets geëet wat onrein is nie. Ek kan nie hierdie onrein diere slag en eet nie. En die Here sê vir hom, Petrus, slag en eet. En die volgende oomblik word hy wakker. Nou moet jy weet, hy verstaan nie waaroor dit gaan nie. Hy weet nie hoe dit werk nie. Hy weet nie wat God wil sê nie, maar nou moet jy maar wag, want jy het ons nou 'n droom gehad, die Here moet nou uitwys. Volgende oomblik klop hy iemand aan die deur. Hy sit in Joppe, en ek weet nie of julle weet nie, Joppe is die hawe waar die vis, ek weet nie of dit nou was waar Jona opgeklim het of Jona uitgespoeg is nie. Dis een van daai twee, gaan kyk dit maar. So dit is waar hy letterlik hierdie revelation ontvang. So maak jy ou die deur oop. Ons soek iemand, sy naam is Simon. Hy's by 'n leerloier se huis. Nou hulle het hom so opgespoor, hulle het die leerloier geken hulle het in die dorp gegaan. Waar bly die leerloier? Hy bly hier. Gaan soontoe. Ons soek 'n man, want die Here het vir Kornelius gesê, moet 'n engel gaan stuur mense na Joppe en gaan haal vir Petrus, Simon Petrus. En hier soek hulle hom. Kom by die huis, en hier kom Petrus af. Soek julle my? Ja, ons soek jou. Kornelius het gesê, ons moet hier gaan haal, hier gaan hy saam. Nou staan hy voor hierdie Kornelius, met al die mense by hom. Almal heidense mense. En Petrus verkondig Jesus. Nou verstaan hy, skielik, God het gesê, ek moet die evangelie deel aan almal. Nou verstaan hy dat God vir hom gesê het, ek gee aan jou die sleutels van die koninkryk en jy moet dit oopsluit. Daarom sluit Petrus dit op die dag van Pinkster oop vir die Joodse mense en in Kornelius se huis sluit dit oop vir die heidense mense. Daarna sien jy Paulus toetree tot die heidene en Paulus die apostel vir die heidene is. Maar Petrus sluit die koninkryk oop vir Jood sowel as heiden, die wat naby is en die wat ver is. Deur aan hulle die evangelie te verkondig. En Petrus en daai klomp ouens, dink ek was 6 ouens by hom, hulle verkondig Jesus aan hierdie mense, en volgende oomblik, wow, doop die Here daai klomp mense met die Heilige Gees. En hier staan Petrus, en hy het al hierdie vooropgestelde idees, persepsies in sy hart. Want al wat hy sien is, Romein, ons haat julle, ons like julle nie, hy is 'n heiden, maar nou onthou hy, vat hy laken en eet, slag eet, Here, ek kan nie. En hy worstel met hierdie ding, terwyl hy daar preek, en wat doen die Here? Hy spring hom voor. Want as die Here hom nie voorgespring het nie, het Petrus hulle net die evangelie gegee, nie gedoop nie. Hoekom? Want hy het nie gedink hy ding kan gered word nie. Okay? Kan julle sien, ek wil amper sê, kan julle sien hoe oulik is die Here? Is dit nie kwaai nie? Hy weet presies wat elkeen nodig het.
En dan kom hy en hy sê vir hulle hierso in vers 28, en hy sê vir hulle, julle weet, dat dit ongeoorloof is vir 'n Joodse man, hier lê die wettiese beginsel, om met iemand van 'n ander volk omgang te hê en hom te besoek. Nou, wat beteken dit? Ek kan nie eens in sy huis ingaan nie. Hy mag nie in sy huis ingegaan het nie. Maar God het my getoon dat ek geen mens onheilig of onrein mag noem nie. So jy mag nie. Dis hoekom ons gaan daarby uitkom in die bergpredikasie sê dat die woord raka, wat jy dit vir 'n ou sê, is met die doodstraf. Kan met doodstraf beloon word. Jy mag nie vir 'n ou sê raka nie. Jy mag nie vir 'n ou sê jou dwaas nie. Jy mag nie vir 'n ou 'n naam gee nie. Want dit is God se skepping. En hier kom jy mag nie 'n ou 'n heiden noem nie. Jy mag nie 'n ou, jy mag nie in jou kop hierdie gedagte hê dat God hom nie kan red nie. Petrus kry dit uit jou stem, dit kry dit uit jou kop uit. God kan enige mens red wie geloof in Christus het, wie Jesus sal aanneem. Maar hier staan Petrus en hy verstaan dit nie. Nou verdedig hy homself hier en hy sê in Handelinge 19 dat dis Christus. Hy dis wat hy vir julle gedoen het. En hy wil net daar stop. In die volgende oomblik kom die Heilige Gees oor hulle. Hier staan Petrus. Wat moet ek nou doen? Nou kom die droom op. Nou kom hierdie goed op. So as die Here geen aannemer van die persoon is nie, wat moet ek doen? Ek moet aan hulle die bad van wedergeboorte voorhou. Kan jy sien? So kyk nou mooi wat gebeur in die hele verhaal hierso. Met hierdie aksie sluit God self die deure tot redding en die belofte van die Heilige Gees oop vir alle nasies wie op hulle beurt sou glo en besluit om Jesus Christus as hulle God en saligmaker aan te neem. Julle, dis die sleutel. Toe Petrus en die ander gelowiges uit die Jode sien wat God onder die heidene doen, het hulle almal wat daar was in Jesus se naam gedoop. So die oomblik toe hulle sien God se Gees sonder dat hulle enigiets gedoen het, hulle het net die evangelie verkondig, val op hierdie mense. Nou moet jy onthou, net 'n paar hoofstukke vorentoe het hulle Petrus en Johannes afgesonder en na Samaria gestuur om vir almal wat in Samaria is te gaan bid dat hulle die Heilige Gees kan ontvang. Okay? Hier kom hy by die Romeinse mense en God speel hierdie wiel aan die kant om. En hy vul hulle eers met die Heilige Gees en hulle besef die Heilige Gees vir almal. En weet jy wat is kwaai? Hoor dit sê in die volgende skrifte daar. Hy sê let op die verbasing by Petrus en diegene wat uit die besnydenis was toe hulle sien dat God ook die heidense mense met sy Heilige Gees doop. In vers 44 tot 48. En toe Petrus nog besig was om hierdie woorde te spreek, het die Heilige Gees op almal geval. Okay, nou het ek julle dit in hoofletters geskryf. Maar die woord gehoor. Want julle, ek het nou al 'n predikant gekry wat nou vir my gesê, sien jy hier red die Here die hele huisgesin, die babietjies in kluis. Okay. En hy het dit daar by Lydia ook gedoen, waar die hele huisgesin, en daar by die tronkbewaarder ook. Julle lees wat daar staan. Okay. En wat staan daar? Okay, nou kan 'n babietjie van 8 dae en 10 dae en 3 maande die woord van God hoor. Nee. Dis die sleutel julle. So as daai pampoen na jou toe rol, lees die skrif, want die antwoord staan daar. Okay? So hoor nou mooi. Ek moenie die mense veroordeel en aanval op nie. Ek sê maar net vir julle, jy gaan so 'n vraag kry. En toe Petrus nog besig was om hierdie woorde te spreek, het die Heilige Gees op almal, op wie? Op almal geval wat die woord gehoor het. Let op, dit sluit kinders uit wat te klein was om te verstaan. Ek het dit maar daar hakies op gesit. En die gelowiges uit die besnydenis. Hier kom die Jode nou in. Die gelowiges uit die besnydenis. Nou dit kan ook ander mense wees wat God aangeneem het, deur die besnydenis, die Joodse geloof aangeneem het. Almal wat saam met Petrus gekom het,
was die volgende woord? Verbaas. Waaroor was hulle verbaas? Dat die gawe van die Heilige Gees ook op die heidene uitgestort is. So wat is daai uitstorting van die Heilige Gees wat jy hier sien? Dis die gawe van krag. Kan jy sien dat hierdie gawe aan jou gegee is? OK, jy moet die onderskeid tref hierso. Gaan wag tot jy aangedoen is met krag uit die hoogte. Dis wat hy vir hulle sê. Niemand kan tog, hoor wat sê Petrus vir hulle. Hy sê hulle was verbaas dat die gawe van die Heilige Gees ook op die heidene uitgestort was, want hoe weet hulle dit het gebeur? Hulle het gehoor hoe hulle in tale spreek en God, hoor mooi, hoe hulle in tale spreek en God groot maak. Toe het Petrus begin spreek. Nou gaan Petrus het daar, hy het nou aangegaan, nou doop die Here hulle met die Heilige Gees. Hy wou hulle nie doop met water nie. Maar toe hy sien wat God doen met die Heilige Gees, toe besef hy, maar ek kan nie hierdie mense weerhou om Jesus se naam aan te neem, om verlos te word van hulle sonde in Jesus se naam nie, want onthou, dit is wat die aflegting van sonde in die bad van wedergeboorte vir ons beteken. En nou gaan hy aan met sy prediking, nou sê hy vir hulle, toe het Petrus begin spreek, niemand kan tog die water weer. Nou dis 'n bietjie snaakse Afrikaans, dalk bietjie oudtyds. Wat beteken dit? Niemand kan tog die water weer. Niemand kan tog verhinder word. OK? Om gedoop te word nie. Niemand kan die water ontsê word om gedoop te word nie. Dat hierdie mense wat net soos ons die Heilige Gees ontvang het, nie gedoop word nie. En hy het beveel dat hulle gedoop moet word, hoe? In die naam van die Here. In die naam van die Here. Toe het hulle hom gevra om nog 'n paar dae daar te bly. So kan jy sien, die oomblik toe Petrus sien dat God hierdie mense vul met sy Heilige Gees, toe weet hulle, God erken hulle kindskap. Ek kan hulle nie weerhou om gedoop te word nie. En skielik verstaan Petrus, want hierdie argument wat hy hier huldig, was toe 'n groot geveg in Jerusalem uitgebreek het oor die redding van die heidense mense, dat hulle nie die wet behoort te onderhou nie. En dit is waar hy opstaan en Paulus verdedig deur hierdie woord wat hy hier gespreek het. OK. So 'n tyd daarna het daar 'n konflik in die gemeente in Antiochië ontstaan oor die redding van die heidene wat nie besny was nie. Hierop het Paulus en Barnabas en van die ander broeders besluit om die saak in Jerusalem met die apostels te gaan bespreek. So in Antiochië kom Paulus hulle en hulle doop die mense, hulle bid vir die Heilige Gees, hulle predik aan hulle bekering, en hierdie mense neem die Here aan, maar is almal onbesnede mense, hulle was nie besny nie. So hulle het nie die Joodse geloof aangeneem nie. Nou is daar 'n klomp ortodokse Jode wat ook Christene geword het, maar hulle is voorstanders van die wet en hulle sê die mense moet die wet onderhou. Hulle sê hierdie mense moet besny word, want as jy besny is, onderhou jy die wet, alvorens hulle gedoop kan word. Alvorens ons kan sê hulle word gered. Nou is daar in Antiochië tussen Paulus en Barnabas 'n geveg met die Joodse mense, die besnydenismense, wat Christene was, tussen hierdie loop die mense wat nie besny was nie, teenoor Paulus. Hulle het Paulus aangevat omdat hy hierdie heidense mense tot bekering bring. 'n Groot geveg. Nou besluit hulle gaan Jerusalem toe gaan. Hoekom? Want hulle moet die 12 apostels in die hande gaan kry. Dis die eerste werkersraad in die kerk, as jy dit nie geweet het nie. OK, dis presies wat 330 na Christus plaasgevind het by die konsilie van Nicea. Hier kom hulle vir die eerste vergadering, kom hulle bymekaar en hulle gaan soontoe en daai 12 apostels kom bymekaar en 'n klomp van die leierskap van die vroeë kerk kom bymekaar om hierdie saak te besleg. Nou gaan hulle praat, hulle gaan vergadering hou daaroor. So is nie net ons wat vergadering hou nie, hulle het dit ook gedoen, hè. Kyk nou mooi. 1 Handelinge 15 vers 7. Tydens die verdediging van hierdie saak het Petrus in Handelinge 15 vers 7 tot 9 opgestaan en sy rede verwys na die redding van Kornelius en sy mense. En toe daar 'n groot woordewisseling plaasgevind het,
het Petrus opgestaan. Was dit 'n groot woordewisseling? Julle, dit was 'n fight. In Engels, okay? In Afrikaans dis 'n teologiese geveg. Nou ek het baie sulke vergaderinge waar die ouens opstaan en dan elke ou redenasie en julle dit kan nogal rof raak. Want elke ou gryp 'n skrif en hy hardloop met daai dinge naderhand jy die jong predikers, jy gaan net so dit is al die ou manne, soos hulle die skrifte oor en weer gooi, die Bybel uithaal en quoteer en die een probeer die ander oortuig. En dis nie so maklik nie. Totdat jy op 'n plek kom wat jy net verstaan hoor ek dink dis net God wat hierdie ding kan antwoord. Okay, maar hier kom hulle nou, dis 'n klomp woordewisseling en hulle sien hulle gaan nêrens vorentoe nie. Het Petrus tydens die verdediging van hierdie saak het Petrus opgestaan en hoor dit sê. En toe daar 'n groot woordewisseling plaasgevind het Petrus opgestaan en vir hulle gesê: "Broeders, julle weet dat God lank gelede onder ons verkies het dat die heidene deur my mond die woord van die evangelie sal hoor en gelowig word." Waar? Ek gee vir julle die skrif daar. Wat staan in daai skrif? Hoekom sê Petrus lank gelede het God gekies dat die heidene deur my die evangelie sal hoor? Waar het dit? Waar is daai lank gelede? Kom aan. Wie sê die mense is ek? Of die ander skrif, wie sê die mense dat ek die seun van die mense is? Elia, Jeremia, daai profeet, Johannes die doper. Maar julle, wie sê julle is ek? En wat doen Petrus? Skielik tree Petrus na vore, wat die leier wat God gekies het om die kerk te lei. Onthou, God het hom gedestin, reg van die begin af, om die kerk in die eerste jare te lei, totdat hy gekruisig was. Daarna het Jesus se broer Jakobus die kerk oorgeneem, as die moderator, as ek dit nou so kan noem. Okay. Maar Petrus was die eerste. En Petrus, hy kom en hy sê, U is die Christus, die seun van 'n lewende God. Mooi so, Petrus. Op hierdie rots sal ek my gemeente bou. Nie op die rots Petrus nie, want Petrus beteken letterlik afsplitsel van die rots, maar dis Petros, maar die woord Petra beteken die rotsmassa. Jy is 'n deel van die rotsmassa op hierdie rots. Wat se rots? Nie Petrus die rots nie, want die Rooms-Katolieke glo dit. Op hierdie revelation, hierdie openbaring dat Christus die rots is, sal ek my gemeente bou. En die poorte van die doderyk sal dit nooit oorweldig nie. Okay. Nou sê hy vir hom letterlik daar, Petrus, jy sal die boodskap deurdra. Op hierdie rots sal ek my gemeente bou. En wat gebeur op die dag van Pinkster? Wie is die ou wat opstaan? Petrus. En hy predik dit aan al die Joodse mense en 3000 Jode kom tot bekering. Nou kom hy hier jare daarna, ek dink dit is 14 jaar daarna, kom hy in Cornelius se huis. Julle gaan kyk 'n bietjie wie was Cornelius. En ek moet eintlik die credentials vir jou lees, want dit wat hy nogal dink. Ek hoop ek gaan dit nou vinnig sien, dis Handelinge 19. Dis nie Handelinge 19, dis Handelinge 10, waar staan dit Handelinge 10? Kyk nou Handelinge 19. Die verkoue die skuld. Handelinge 10 dan. Hoor nou mooi. En daar was in Caesarea 'n man met die naam Cornelius. 'n hoofman oor 100 van die sogenaamde Italiaanse leerafdeling. Ek het baie my lewe gewonder. Ek kan nie dit sê dit is so nie. So moet asseblief nou nie op jou WhatsApp sê Pastor Henry sê dit is teologie nie. Ek sê net ek het baie gewonder. Was hierdie nie die hoofman wat by die kruisiging was nie? Want by die kruisiging maak die hoofman wat die soldate opgepas het 'n radikale stelling.
Die oomblik toe Jesus sy laaste asem uitblaas, en daar kom 'n duisternis oor die aarde, en die aardbewing, en die aarde begin skeur, en die dooies begin opstaan en verskyn in Jerusalem, en die voorhangsel skeur, staan die hoofman by die kruis, en hy kyk na Jesus, en wat roep hy uit? Waarlik, hy was. Wat sê hy was? Kom aan. Hy sê nie is nie. Hy sê nie is nie. Hoekom? Want die seunskap sluit af. En hy neem sy koningskap op. Hoor jy wat ek vir julle sê? Waarlik, hy was die seun. Ek het al baie gewonder. Is hierdie nie die ou wat daar kan gestaan het? Ek sê nie dit is so nie. Ek het net al gewonder. Want hoor jy die ou? En daar is 'n man, 'n hoofman oor 100. Dieselfde ou wat daar gewees het. Jy weet, dieselfde hoofman, daar is ook 'n hoofman oor 100 daar. Van die sogenaamde Italiaanse leerafdeling. Hy met sy hele huis was vroom, Godvreesend, en het baie almoese aan die armes, aan die volk gegee, en was altyd deur in gebed tot God. Vergelyk my en jou lewe met daai beskrywing. Kom aan, doen net dit. Doen net dit. Kwalifiseer ek daar. Hier's 'n heidense man. Maar kyk sy verhouding met God. En omdat God nie 'n aannemer van die mens is nie, maar harte ken. Gaan kyk wat gebeur hierso. Hy was altyd deur in gebed. Het hy duidelik in 'n gesig omtrent die 9de uur van die dag 'n engel van God na hom sien inkom en vir hom gesê, Cornelius, okay, altyd deur in gebed. Hy gee almoses. Hy was 'n regverdige man. Hy het al hierdie dinge gedoen. Maar wat gebeur hier nog? 'n Engel kom praat met hom. Nou wie van julle het al 'n engel by julle huis gesien inkom? Okay? Nee, kom aan, sê dit vir my. Nee, kom aan. Nou vra ek julle, het hierdie man 'n verhouding met God gehad, ja of nee? Ja. Ek vra dit weer. Het hierdie man 'n verhouding met God gehad, ja of nee? Ja. Nou hoekom op die aarde moes hy die evangelie van Christus word om gedoop te word en gevul word met die Heilige Gees, as hy dan klare verhouding met God gehad het? As dit nie nodig was nie, soos baie mense ons moet sê. Verstaan julle wat ek julle probeer sê? Wie verstaan jy wat ek probeer sê? Ja. Okay, maar gaan jy nou sê? Hy is die dag nie meer. Hy is die enigste. Hierdie man het God gedien waar hy was. Hoekom het hy addisionele goed nodig gehad om God verder te dien? Soos die doop en die doop met die Heilige Gees. As God hom so hoog geag het, dat hy self sy engel in sy huis instuur, om direk met hom te praat. Hoor jy wat ek julle sê? Want die Bybel beskryf hom. Hoekom? Want jy kan nie sonder bekering, en jy kan nie sonder wedergeboorte, Nicodemus, Cornelius, in die koninkryk van God ingaan nie. Jy het nodig. Jy moet Jesus aanneem. Daarom sien jy dat Petrus kom en wat doen hy? Hy verkondig Christus aan hulle, sodat hulle weet wie is Jesus, wat het hy kom doen, wat is die purpose van Jesus, hoekom het hy op die kruis, om hulle sonde vry te maak. En skielik verstaan Cornelius, hierdie Christus wat ons Romeine gekruisig het, is eintlik die een wat my prys kom, van my sonde kom betaal het. Ek het nie almoses nodig om my sonde weg te koop nie. Ek het nie werkinge nodig nie. Ek het sy bloed nodig. En die oomblik toe, en hy het daai mense geskool in hy huis, en hulle neem die woord van Petrus aan, en wat doen God? Die oomblik toe hulle sonde bely voor die Here, kom die Gees van God, en hy vul daardie huis
Nie net die huisomgewing nie, daai huise van die Here, daai tempels van die Here, kom vul hy met sy teenwoordigheid. En hulle word die plek waar God regeer. Kan jy sien? Skielik, so, in een oomblik. We gaan kyk na hierdie man se geestelike verhouding met die Here. En hier kom die Here en hy doop hulle, en Petrus sien dit, en hy besef dit, en hy sê vir hulle, dat die heidene deur my mond die woord van die evangelie sal hoor en gelowig word. So kan jy sien, was hy dan nie gelowig, hy het dan God gedien? Geloof ontvang in die verlossingsplan van God, naamlik deur Christus Jesus se offer. Jy moet dit weet. Julle, dit is hoekom ons moet daai boodskap by almal uitkry. Dis wat ons vir iemand moet vertel. Dis die minimum kwalifikasie. Dis die hoogste kwalifikasie, maar dis die minimum kwalifikasie om 'n ou te kry om Jesus aan te neem, sodat sy sonde vergewe kan word en hy kan toetree tot die koninkryk van God. Maar selfs daarom bly ons stil. Okay? So ons moet mense kry om Jesus aan te neem. Moenie die vanmôre het Pieter dit so baie mooi uitdruklik gesê, weet hoe hy in daai bus in Rusland opstaan. En al die mense is gestrak en hulle kyk net voor hulle in die hele kommunisme het die mense se lewe uit hulle uitgewurg en hy's daar om opleiding te doen en dis net na die gordyn geval het, die eystergordyn geval het en hy in 'n dominee hier van onderste poort is op daai bus, hy sê hulle kyk na die mense, selfs geen blydskap nie. Hy sê vir die dominee, hoorie, so kom ons gee 'n bietjie hierdie ouens daar met 'n glimlag op hulle gesig, hulle kan nie so lyk nie. En die ou dominee sê van my, maar wat se plan het jy nou? Hy sê nee, ons gaan sing. Wat het hulle gesê? Afrikaners is plesierig. Nou, Afrikaners is plesierig vir 'n klop Russe. En hulle staan op en hulle sing dit. Hy sê niemand reageer. Hulle kyk net so voor hulle. Hy sê hulle dink hulle is dronk van vodka. Hy sê hy roep sy tolk wat hulle 1000 km, 1500 km verder ingevlieg het om daar saam met hulle te wees. Nou roep hy tolk, hy sê kom hierson. Nou tolk hy in Russies en hy begin met hulle die boodskap van Jesus verduidelik. Hy sê ons en hy begin soos op die dag van Pinkster. Ons is nie dronk soos julle dink nie. Ja. Daar is my so kwaai. Ja. Maar ons is kinders van die Here Ja. wat gevul is met die blydskap van die Here. Amen. Hy sê die volgende oomblik toe draai daai hele bus vol mense om, hulle begin vir hom kyk. En hy gee aan hierdie mense die 4 geestelike wet, hy verkondig hulle om by Jesus uit te kom. En hy maak 'n uitnodiging, is daar iemand op hierdie bus wat sy hart vir die Here wil gee? Hy sê, ek nou weet en hy sê, hier, sy hart bons hier binne, die volgende oomblik praat 'n ou hier agter hom toe om, dis 'n groot rus wat opstaan, en hy sê vir hom, wat moet ek doen om gered te word? Ek wil ook hierdie Jesus sê wat jy lê. En hy lei daai ou daai dag na die Here toe. Net deur sy getuienis, julle. Ons dink God kan nie werk nie, hy kan werk enige plek. Hy kan werk daar waar jy by jou werk is, hy kan werk daar waar jy sit met iemand, waar jy in 'n res, is God vir jou sê, doen iets, doen dit. Ek meen, toe ek hoor hulle wil daai Afrikaner liedjie, dan sing ek vir myself, ag Pieter, Ja. jy weet hoe nat sal jy wees. Ja. Okay. En dit het gewerk. Maar wat het gewerk? Nie die liedjie nie. God het sy gehoorsaamheid getoets. En God het sy gehoorsaamheid geag. En hier sien jy dat Petrus sê, die Here het hierdie mense aangeneem. Uit Petrus se woorde leer ons. En God wat die harte ken, het vir hulle getuienis gegee deur aan hulle die Heilige Gees te skenk. Dis die gawe. Net soos aan ons. En hy het geen onderskeid getref tussen ons en hulle gemaak nie. Geen onderskeid het hy tussen ons en hulle getref nie. Aangesien hy hulle harte gereinig het. Hoe? Hoor nou mooi, aangesien hy hulle harte gereinig het deur die geloof. So wat het jy nodig vir die Gees om in te kom? 'n gereinigde hart. 'n oorgegewe mens. Iemand wat Jesus in geloof aanneem. Kan jy dit sien? Uit Petrus se woorde leer ons hierdie leer ons 'n belangrike beginsel. Petrus sou hierdie Romeine nooit uit sy eie gedoop het nie, omdat hy self gedink het dat die redding slegs vir die Jode beskore was. Hier keer God self die dooporde om, deur Kornelius en sy mense eers te doop met die Heilige Gees, om sodoende
aan Petrus te bevestig dat hy hulle as sy kinders aangeneem het, omdat hulle Jesus deur geloof aangeneem het. Wat sê Johannes 1 vers 12? Daai skrif moet julle nou al almal ken. Johannes 1:12, quote hom gou. Maar almal wat hom aan hulle het hy om wat? Aan hulle wat in? Wat nie deur die wil van 'n mens nie, maar uit God gebore is. Julle neem so 'n bietjie af, né? Okay, dit het julle bietjie julle petrol verloor. Maar dis reg, ek sien julle ken hom maar. So kan jy sien dat God die meeste doopgeleenthede of die meeste Heilige Gees doopgeleenthede in die boek van Handelinge. Sien jy God vul mense kom tot die bekering, hulle word gedoop in water en dan sien jy hulle word gevul met die Heilige Gees. Dis die orde. Maar wat doen God hier? Hy keer die orde om. So kan God die orde omkeer? Ja. Hy kan doen wat hy wil. Okay? So as jy 'n ou sien wat gevul word met die Heilige Gees, dan moet jy net met hom die pad loop, en dis wat Petrus hier gedoen het. Maar Petrus sê nie, okay, Jesus, hulle is gevul met die Heilige Gees, nou is hy klaar nie. Hy los hulle nie daar nie, hoekom nie? Want hulle moet bekleed word, saam met Christus sterwe, deur die bad van wedergeboorte, sodat hulle 'n nuwe skepsel kan opstaan. Okay. So, die orde is deurgangs. Johannes laat dit nou toe, sodat alle geregtigheid vervul kan word. So wat doen Petrus? Hy volg net die proses. So moenie ouens net halfpad los nie, loop met hulle die proses. Die handoplegging is nie beperk tot die apostels nie. Okay, want hoekom dink ons so? Want daar in die begin by Samaria het hulle die apostels gestuur. Kom ons gaan kyk aan hom. Verder blyk dit ook dat die gesag van die handoplegging nie uitgesonder was tot die apostels alleen nie. In Handelinge 9 vers 10 beveel God vir Ananias, hy was nie 'n apostel nie, om vir Paulus te gaan bid en hom die hande op te lê. Nou julle, ons weet dat Paulus was die apostel vir die heidene. Daar is altyd 12 apostels vir elke stam van Israel 1. Maar Paulus sê ek is die ontydig gebore apostel. Hy is die apostel vir die heidene, dis die 13de stam, die klomp heidense mense, né? Dis hoekom God Paulus voorberei het. Maar God het hom 'n stuk intellek gegee. Daar was briljant. Hy het aan die beste universiteit groot geword in Jerusalem aan die voete van Gamaliel, so hy het die wet geken. Hy was 'n fariseer by uitstek. Hy het die wet geken, hy het die wet nougeset gehou tot die dag dat God hom omgekeer het. Dis hoekom hy die kerk vervolg. Okay, en die Here hom gebruik. Maar hier sien ons in Handelinge 19, waar Ananias kom. Dit is my interessant. God gebruik nie 'n hogere apostel om vir Paulus te gaan bid nie. Hy gebruik 'n ouderling. En al wat hy doen is, hy sê vir Ananias, daar's 'n man, gaan bid vir hom. Sê vir hom, wat staan hom te doen? Sy naam is Paulus, en Ananias skrik sy melk weg. Hy sê, ja, maar ek kan nie hierdie ou gaan sien nie, ons weet, hierdie ou wil almal doodmaak, hy het hier met briewe, hy gaan ons almal, as ek na hom toe gaan, gaan hy my vang, en dan gaan ek tronk toe gaan. En die Here sê, gaan nou, want ek het hom beskik vir groot klomp werk. Ek sal hom wys hoe hy vir my naam moet lei. En dan gaan nou Ananias maar. Nou julle, ek was bevoorreg om in daai huis te wees, in Reguitstraat. Die dag toe ek Sirië toe gegaan het, ek vir die Here gesê, Here, ek wil net een ding in my lewe hê. Ek wil, want dit is 'n beperkte land, ons het ingegaan as maatskaplike werkers. Hulle het nie geweet wat ons daar kom doen nie. Dit was regtig nag. Hulle het ons omvergewerk op baie gebiede, hulle het ons agtervolg. Oral waar ons gaan, was hulle die hele tyd besig om allerhande goed te doen en ons eintlik te intimideer op 'n sielkundige basis. Toe ons daar land het hulle ons in so klein hokkie gesit, daar was net so klein kamertjie wat jy so deurtjie oopskyk en dan vat jou paspoort in as jy in, hulle vat ons paspoorte en nou is jy daar sonder 'n paspoort. Nou weet jy, nou sit jy daar in Macadamia en 'n Macadamia. Nou is ons in hierdie klein, dis 'n 2 by 2 kamertjie. Nou sit ons binne daai kamer, daar's nie venster, daar's niks. Nou wonder wat gaan hulle met ons doen? Het hulle uitgevind wie is ons of wat gaan vir wat? Hier sit ons, vat ons paspoorte, hulle vra ons uit allerhande goed. Nou ons kan nie Arabies praat, ons weet niks. En gelukkig op Macadamia, hy kan so 'n bietjie Arabies praat, hy's 'n Libanees, en nou verduidelik ons daar, en hy verduidelik wat ons doen, hulle het hom redelik toegerus wat ons doen. En ek het ons gegaan om te gaan kyk hoe lyk die kerk in Sirië, veral die Pinksterkerk. Want daar's 'n paar gereformeerde kerk, maar maak geen impak nie.
En daar het ek gesien hoe die Gees van die Here werk. Net die Gees van die Here het ons uitgehaal uit daai omstandighede. Het vir ons gelei stap vir stap, dag vir dag onder al daai goed. Deur al daai goed wat ons moes gaan, het die Here vir ons net 'n pad geloop, vooruitgetrek. Ons kaartjies op ons vlieg wat ons moes gekry het van Sirië af van Egipte af na Sirië toe. Hulle het ons op Egipte gevang. Het ons gesit. Die vliegtuig was vertraag. Hulle het 'n dubbel boeking gehad want daar's 'n moslimfees. Toe haal hulle al die ander besoekers af en hulle sit die moslems in dat hulle na die fees toe kan gaan. En hier sit ons sonder vliegtuig. En dis chaos. En ons sit aan die ander kant 'n man wat vir ons wag. Hy het geen identiteit, hy het geen paspoort nie. Hy's 'n vlugteling van Iran af. Die kerk het hom gestuur om ons op die lughawe te kry. 'n neutrale ou. En ons weet, ons moet al 8 uur al land. Nou dis al 10 uur, ons is nog eers uit Egipte. Daar sit ons. So die stres rondom al die dinge en hoe ons gekyk het hoe die Here net in daai omgewing werk, hoe God net tussen daai mense werk, net met die Heilige Gees julle. Want jy kan niks beplan nie. Al wat jy doen is, jy is ten volle afhanklik van die leiding van die Heilige Gees. En daar het ek gesien hoe God 'n swart Soedanese gemeente absoluut in Sirië gebruik. Hulle spreek in taal, hulle is gevul met die Heilige Gees, hulle sing. Dis die enigste kerk wat ons kon kry in daai hele Sirië wat regtig die Heilige Gees gehad het. En die krag van God gesien werk het daar. So as ek klomp getuienisse rondom dit wat ek graag eendag sal julle met deel, maar hier sien jy Paulus, hierdie man. Hy kies nie 'n hoër ou nie. Hy vat Ananias. Daai aand toe ek in Sirië, toe ons uiteindelik in Sirië inboek by 'n plek, dis 'n Rooms-Katolieke konvent. Daar's net 'n klomp Rooms-Katolieke wat mense nou nonne. Die hele plek is vol nonne. En jy kom met daai ding net dink, jy's 'n Rooms-Katoliek. Gelukkig was jy. Toe ons daai plek instap, sien net nonne met hierdie goed op hulle koppe. Tog Vader, wat soek ons nou hier tussen die klomp nonne? Toe daai ouens ingeboek daar. En ek sê vir hom, want ons weet nie waar ons is nie. Waar is ons? Hy sê, julle is nou in Reggestraat. Hy sê, julle ken mos die skrif wat sê, dat Paulus moes na Reggestraat toe gaan, of Ananias moes na Reggestraat toe gaan. Hy sê, as julle nou net hier uit hierdie konvent uitloop, en julle loop net so eentjie hier op, dan is daar 'n dwarsstraat, gaan jy net daar af. Daar's 'n huis. Nou daar's 'n bordjie voor die huis van Judas. Nou Judas, die moslems het dit verkeerd daar. Dis die huis waar hulle in Reggestraat waar, dis die huis van nie Judas, was dit Judas huis van Ananias. Nee, waar Ananias van kom, dis die huis van Judas, maar daar's 'n verkeerde bordjie daar. Hulle die Bybelse feite daar verkeerd. Stap aan daai plek en daai hele plek bewaar. Dis 'n hele museum waar daai Ananias vir Paulus gaan bid het. Dis net so 'n ronde vertrek, dit lyk soos 'n iglo amper wat hy gebou is met klip. En daai hele vertrek is so half rond toe gebou. En daar is dit waar Paulus weer gesien het. Gewone mens. So kan God jou gebruik. Ja. So as jy iemand na die Here toe lei, bid vir daai persoon vir die ontvangs van die Heilige Gees. Doen dit. Want hoe gaan jy weet of God jou nie kan gebruik nie? Want partykeer gebruik die Here ons waar ons nie dink God kan my gebruik. Maar dis dalk die enigste geleentheid waar iemand met daai persoon 'n pad kan loop om hierdie goed met hom te deel. So hier sien ons, bid hy vir hom daar en hy lê sy hand op hom. Toe sê die Here vir hom, staan op en gaan na die stad, na die straat wat genoem word Reggestraat. En vra vir die huis van Judas, dit is die huis van Judas, na die man met die naam van hulle het gesê dis die huis van Ananias. Hulle het die twee name omgeruil. Nou Ananias het nie daar gebly nie. Ananias het hy het vir hom gaan bid, want dan daai hele prentjie op waar hulle gebid het vir hom, dit was Judas se huis, wat net 'n entjie van Ananias se huis was. So gaan hy aan en sê, 'n man met die naam van Saulus van Tarsus, want kyk, hy bid. Dis nogal interessant, wanneer doop God mense met die Heilige Gees? Wanneer hulle 'n bietjie bid, okay? En hy het in 'n gesig 'n man met die naam van Ananias gesien inkom, en hom die hande opgelê, sodat hy weer kon sien, vers 17. En Ananias het gegaan en in die huis gekom, en hom die hande opgelê en gesê, Saul, broeder, die Here het my gestuur, naamlik Jesus wat aan jou verskyn het, op die pad waarmee jy gekom het,
sodat jy weer kan sien en met die Heilige Gees vervul word. Nou Paulus sy hele lewe was gewy aan God. Maar wat het hy nodig hier vir sy calling? Die Gees van God. So kan jy sien, gaan die wêreld in, maak disippels, maar voordat jy dit doen, wat het jy nodig? Die Heilige Gees krag. So hier sien jy sien die heeltyd waar die Heilige Gees op hierdie manier uitgestort word, sien jy die werking van krag, die werking van gawes wat manifesteer. Want wat gebeur met Ananias? Hy lê sy hande op hom en die krag van genesing kom in. En hy sien. En die volgende oomblik vul die Here hom met die Heilige Gees. So sonder dat 'n apostel hulle die hande oplê. Uit Paulus se woorde aan Timoteus. Kyk wat sê Paulus vir Timoteus in hoofstuk 5 vers 22. Leer ons dat ons nie die praktyk ten opsigte van die handoplegging as onbelangrik moet beskou nie. As 'n ander skrif wat hy sê, wees stadig om iemand die hande op te lê. Het julle dit al gelees? Hoekom? Dis vir hierdie rede. Paulus waarsku Timoteus dat hy nie oorhaastig moet wees om iemand die hande op te lê nie. Hier is hy skrif. Moenie haastig wees om iemand die hande op te lê nie en moet ook nie met die sondes van ander gemeenskap hê nie. Hou jou rein. So dis wat Paulus vir hom sê. So kry jou lewe uitgesort. Volg die voorbeeld van Christus, wees rein, wees heilig. Die feit dat Paulus vir Timoteus sê om versigtig te wees om mense die hande op te lê, maak dit duidelik dat dit nie net 'n algemene gebruik in die vroeë kerk was nie, maar dat dit ook 'n belangrike gebruik was wat met groot omsigtigheid hanteer moet word. Verder bevind ons ook in die Bybel maak die Bybel melding van die feit dat die Heilige Gees op die gelowiges geval het, wat by implikasie beteken dat God se Heilige Gees van bo af op hulle uitgestort is. Onthou ons het verlede week gekyk na die Heilige Gees doop my met die Heilige Gees. Vandag sien ons die Heilige Gees het oor hom gekom. So dis net 'n ander bewoording, maar hierdie oor hom is my baie kwaai, want die Griekse konteks van die Heilige Gees kom oor jou is soos wanneer iemand onder 'n waterval gaan staan en die waterval kom van bo af op jou en dit spoel bo oor jou en dit spoel en dit letterlik uit jou uit, as jy mooi kan verstaan. So, daai boer koneksie is letterlik dit. So, die ander een is insteek soos 'n spons, met ander woorde met is soos 'n spons. Jy druk hy spons in die water, as jy hom uithaal, is hy gesouk. As jy hom druk, dan sien jy die water kom oral uit. Maar hier sien jy, hulle word letterlik sou oor hulle kom, soos wat 'n waterval se water oor hulle kom. In Handelinge 2 vers 17 tot 19 sê Petrus die volgende: en in die laaste dae spreek God, sal ek, en julle kyk die volgende woord daar, van my gees uitstort op alle vlees. En hierdie is 'n Ou Testamentiese profesie, né? Dit staan in Joël. So dis kom Petrus ook geweet het, daai ouens daar met Kornelius, God het dit al hier gesê, want dis wat hy gepreek het op die dag van Pinkster. Alle vlees en julle seuns en julle dogters sal profeteer en julle jongelinge sal gesigte sien en julle ou mense sal drome droom. So as jy drome droom nie, want jy weet jy is al 'n bietjie oud. En ook op my diensknegte en diensmaagde sal ek in die dae van my gees uitstort. Met ander woorde sien jy uitstort is die woord oorgiet. En hulle sal profeteer. En ek sal wonders gee bo in die hemel, tekens onder op die aarde, bloed, vuur en rookdamp. Die woord uitstort op komplementeer die gedagte dat God se Heilige Gees van bo af oor hulle uitgegiet word. En dan 8 vers 16 sien ons, want die Gees het nog nie op een van hulle gekom nie, hulle was net in die naam van die Here Jesus gedoop. So daar sien jy, gelowige mense, maar hulle het nog nie die Heilige, en dis Filippus daar in Samaria, hulle het nog nie, hulle was net gedoop, hulle het Jesus aangeneem, maar hulle het nog nie die Heilige Gees krag ontvang nie. Hieroor skryf Derek Prince die volgende: If we now seek to fit together the pictures of impressions created by the various phrases which we found used in the New Testament,
we arrive at a conclusion which may be summarized as follows. The experience of which we are speaking is made up of two distinct but complementary aspects. One outward and the other one inward. So kan jy sien, dis uiterlik en innerlik. So die Heilige Gees, daar kom die onderskeid in, en dis wat jy moet verstaan. Daar's 'n innerlike invulling van God se Gees en daar's 'n uiterlike oorgiet van God se Gees. En ek gaan dit met julle aan die einde van 'n julle skrif gee om dit te bevestig, om vir jou te sê. Want kom ek vra julle die vraag. Ons gaan dit aan die einde gaan ek dit kwaai raak. Hierdie mense wat gedoop is in Jesus naam, hulle wat Jesus aangeneem het op grond van die prediking van Samaria, is daai mense gered of is hulle nie gered nie? Ja. Hoekom? Want hulle dan nog nie die Heilige Gees ontvang. So het jy nie die Heilige Gees nodig nie. Kan jy nou maar, nou dink julle, ek sien die rook staan nou. Dis die vraag wat julle gaan gekonfronteer word. En dis, hierdie is die moeilikste onderwerp van alles wat ons gaan hanteer. Hierdie in die Godheid goed. Want hier's goed wat ons moet snap hierso. En wat Derek hierso sê, daar's 'n inwoord en 'n outwoord. So met ander woorde, dit moet ons snap. Want die oomblik, kom ons gaan terug na die wedergeboorte konsep toe. Vergelyk met die natuurlike geboorte. Die woord, die saad, die eiersel, konsepsie, die fete wat in die vrugwater ontwikkel. Die hart wat ontwikkel, dan ontwikkel die klein babatjie binne die vrugwater. Die vrugwater wat breek. Ok, kom ons gaan kyk, wedergeboorte, wat is die saad? Dis die woord van God. Wat is die eiersel? Die toehoorder langs die pad. Wat is konsepsie? Bekering wat plaasvind. Kan jy sien? Nou vra ek jou, hoekom legalize hulle nie aborsies nie? Wat is die argument teen dit? Dis moord. Hoekom is dit moord? Want dit is 'n lewe, dit is 'n lewe, dit is nie 'n lewe nie. Ok, dit is 'n lewe, die babatjie is 'n lewe. Is daar lewe? Ja. As hy klein babatjie ontwikkel. Ja. Is daar lewe? Ja. As ou Jesus nou net aangeneem het Ja. en hy word gedoop en hy gaan deur die bad van wedergeboorte. Ja. Hoe moet ek kan verduidelik? Want daar's 'n transisie wat gebeur, waar jy uit die wêreld uitgehaal word en oorgeplaas word by die koninkryk van die lig ons sien. En die oomblik as jy Jesus aanneem, dan kom die Gees van God. Maar dis 'n tweeledige proses. Inward en outward. Innerlik en uiterlik. Hoor jy wat ek vir julle sê? So, dis net 'n voorbereiding nou, dat julle nie te veel wonders julle hier loop nie. Ok, ons gaan by dit uitkom. Goed, maar kom ons gaan aan, ek wil aanstap. Die tyd daarmee in die geestelike wedergeboorte. Hierdie illustrasie, hiermee illustreer Prins die beginsel van 'n persoon wat die Heilige Gees indrink tot op die punt waar die Heilige Gees uit die persoon se lewe sal oorborrel en begin om uit sy of haar lewe te vloei so strome van lewende waters. Het Jesus nie dit gesê nie? So met ander woorde, as ek en jy oorloop van die krag van die Here, wat gaan mense sien? Die werking, die krag van die Here. Het sy in woord of in daad? Het sy in prediking, het sy in lering, het sy dit in die gawes wat God aan, dit gaan manifesteer. Hoe dit vir julle sê? So, dit gaan uitborrel uit jou uit. Dis daai spons wat jy druk, dan sien jy net die water. Ok. So, die geestelike wedergeboorte is wanneer die bonatuurlike krag en teenwoordigheid van God se Heilige Gees die gelowige so sal vul en volmaak, dat die persoon die plek word waardeur die Heilige Gees van God regeer. Nou is ons terug by die koninkryk. Op hierdie wyse het God se koninkryk naby ons gekom
en is dit na Jesus se hemelvaart ook op God se kinders uitgestort. Wat sê Jesus vir hulle? Wat sê Johannes die Doper van hulle? Bekeer julle, want die koninkryk van God het naby julle gekom, binne jou bereik. Wat sê die apostels? Bekeer julle, want die koninkryk van God is by julle. Okay? Wat sê Jesus? Die koninkryk kom nie met sigbare tekens nie, maar my koninkryk is binne in julle, my heerskappy. Dis vir julle voordelig dat ek weggaan, as ek weggaan sal ek die Heilige Gees, die Trooster na julle stuur, en hy sal in julle kom woon. Hoekom het jy dit nodig? Sodat jy die plek kan word waar God regeer. Julle, as ons die kerk vandag kan kry soos die vroeë Pinksterkerk, waar die kerk in krag gevul word met die Heilige Gees, gaan ons baie minder stryd hê en baie groter oorwinnings in die kerk begin. Want dit was die boodskap van die ou kerk. Hulle het jou nie gelos nie. Hulle het vir jou gebid totdat die Gees van die Here op jou is en hulle nou weet dat hulle weet die Here het by jou geval. Want dan gaan die Here se Gees jou verder vat in jou lei. Okay? Want as God in jou leef, dan het jy mos 'n buffer. Jy's mos daar's 'n woord wat sê jy word verseël deur die Heilige Gees. En dit is belangrik dat ons dit ken. So luister nou mooi wat sê hy hier. Paulus bevestig dit in Galasiërs 3. Julle verstaan dat die wat uit die geloof is, julle verstaan dan dat die wat uit die geloof is, hulle is kinders van Abraham. En die skrif wat vooruitgesien het dat God die heidene uit die geloof sou regverdig, het vooraf aan Abraham wat verkondig. Nou julle, waar kry jy die woord evangelie heel eers? Waar sien jy dit vir die eerste keer? In Johannes die Doper se prediking. Maar streng gesproke is dit nie waar dit die eerste keer voorkom nie. Want die woord evangelie is die Griekse woord vir die Hebreëse woord goeie nuus. Okay? So waar Jesaja 61 vers 1 tot 4 sê, die Gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het om die goeie nuus te bring. So kan jy sien, daar is die goeie nuus wat verkondig word. Is dit nie die boodskap wat Jesus in Nasaret verkondig nie? En hulle sê, vandag is hierdie woorde in julle ore vervul. Vandag verkondig ek die evangelie, die goeie nuus aan julle, dat ek het gekom. En wat wil hulle toe doen? Toe hulle hom doodmaak. Okay, want wie is hy wat 'n mens is, nou sê hy is God. Okay. En hy het tussen hulle uitgeloop, want hulle kon nie glo wat hy sê. So hier kom hy, so wat het God aan Abraham verkondig? Okay, maar gee my nou 'n ander woord. Nou wat is die goeie nuus? So wat het Abraham gemobiliseer om vrou liefie te vat? En nou Lot en die paar besittings wat hy gehad het en te sê, ek trek uit Haran weg. Ek los die graf van my pa agter. Wat het hom dit laat besiel? Hy's 75 jaar oud. Vrou liefie is 10 jaar jonger as hy. Die krag is nie meer daar eintlik om te baar nie. God sê ek gaan jou nageslag maak soos die sand van die see, maar hy het geen kind nie, maar hy is so oud. Okay? Wat is die wortel wat God voorhou? Ek gaan hom 'n kind gee. Maar julle, dink nou 'n bietjie vir jouself en jou menslikheid. Hoe reageer 'n man net op dit? Kom aan. Die boodskap wat hy verstaan het, was meer as net 'n kind. Abraham, ek kies jou om wat ek aan Adam en Eva beloof het in vervulling te gaan bring. Ek kies jou om die ark wat Noag gebou het eendag daar te stel, sodat elkeen wat in hom invlug
beskik sal wees, beskerm sal wees, naamlik Christus. So, hier sien jy, Paulus maak 'n stelling dat God het aan Abraham die goeie nuus van die verlosserkind wat gebore sou word uit sy geslag verkondig, en Abraham besluit, amen. Die grootste belofte van alle beloftes, Genesis 3 vers 15, God het my gekies. En hy besluit daai dag, wat die belofte? Julle, en hy trek. En sy geloof in God se belofte is hom tot geregtigheid gereken. Nou loop 24 jaar verby en daar's nie geen babatjie nie. Nou dink bietjie hoe voel jy nou? Okay, eers bietjie voor dit, so 12 jaar voor dit, besluit Sarah nie hierdie storie vat nou te lank. Ja. En sy besluit, sy gaan nou self hierdie pad loop. Ja. Sy gaan nou haar plannetjies, haar slim plannetjies uitdink. Okay, en Abraham is ook nie links en regs nie, hy stem in. Ja. Okay. Om maat gepraat. Ja, maat gepraat. En die grootste vyand in Abraham se geslag word gebore, wat tot vandag is die oorlog gesnille. Islam, ja. Die grootste vyand. Die wille esel van 'n kind. Sien jy hoe God reg aan die begin die evangelie verkondig, maar ek wil afsluit met dit vanaand. Wat is hierdie evangelie? Waarna verwys word hier in Galasiërs, want dit moet jy verstaan. Die evangelie is die koms van Christus. Maar jy kan nie by die kruis stop nie. Wat het ons reg aan die begin van mekaar gesien, die boek van Hebreërs, die 6de hoofstuk? Ons kan nie bly by die begin van die prediking aangaande en sê ons daai 6 dinge. Ons is nou by die 4de een van daai 6 goed. Maar ons moet voortgaan progressief na die volmaaktheid wat daarin Christus Jesus is. Wat is daai volmaaktheid? Wat is dit? Kyk wat sê hy hierso. En God het aan die begin, die skrif wat vooruit gesien het vorentoe gesien, het dat God die heidene uit die geloof sou regverdig, het vooraf aan Abraham, want hoekom? Abraham was nog nie Jood nie, die besnydenis het eers daarna ingekom, okay? So hy kom uit Mesopotamië uit, sy pa was 'n maan en son aanbidder, hy het afgode aanbid, hy kom uit die heidense nasies uit, maar sy geloof regverdig hom. En die skrif wat vooruit gesien het dat God die heidene uit die geloof sou regverdig, het vooraf aan Abraham die evangelie verkondig met die woorde: in jou sal al die volke geseën word, sodat die wat uit die geloof is, geseën word saam met die gelowige Abraham. So as jy geloof het, dra jy dieselfde seën as wat Abraham gehad het. Wat is daai seën? Let nou op. God het so vroeg soos Genesis 12, Genesis 15, Genesis 17 reeds die goeie nuus, die evangelie aan Abraham verkondig. Die vraag is, wat was hier die goeie nuus wat God vir Abraham gegee het? Wat hy moes verstaan, om te verstaan waarna Paulus in Galasiërs 3 vers 14, 16, 17 en 22 verwys met ons vers 14 beklemtoon. Sodat die seën van Abraham, die belofte van Abraham, die belofte wat God aan Abraham gemaak het, na die heidene kan kom, hoe? In Christus Jesus, en dat ons die belofte van die Gees deur die geloof kan. Wat is die cherry op die koek? Wat is die ultimate? Christus gaan kom, hy gaan die muur van sonde afbreek, hy gaan die voorhangsel skeur, sodat almal direk tot God kan gaan, hy gaan jou sonde uitwis deur sy offer,
So elkeen wat hom aanneem, wat sy bloed aanneem, sy offer aanneem, ontvang verlossing in sy naam deur sy offer met een uitsluitlike doel. Dat die Gees wat Adam en Eva in die tuin van Eden verloor het, weer kan terugkeer na God se mens toe. Dis hoekom die skrif sê, toe die voorhangsel skeur in die boek van Korintiërs, het God die wêreld met homself versoen in Christus Jesus, wat letterlik beteken, toe die sonde uit die weg geruim is, hierdie voorhangsel van die vlees geskeur is. Want die voorhangsel van die tempel skeur toe die voorhangsel waaragter God vir 33,5 jaar gewandel het, die vleeslike lewe, die oomblik toe hy uitroep, in u hande gee ek my gees oor, toe hy sterwe, toe skeur die voorhangsel, toe daar die liggaamlike voorhangsel waaragter God se gees was, want niemand kan God sien en bly lewe nie. Hy moes vir homself 'n liggaam daar stel, wat in die gestalte van Adam sou kom, om die heerskappy terug te vat. En hy sê nou, Abraham, ek maak aan jou die evangelie bekend. Die goeie nuus, dat elkeen wat in geloof die belofte wat God aan jou gemaak het, uit jou geslag sal aanneem. Posisioneer hom en haarself om weer die plek te word waar God regeer. So kan jy sien, wat is die ultimate van die koms van Christus? Wat is die ultimate? Om my en jou met God te versoen, sodat hy weer in ons kan kom woon met sy Heilige Gees. Nou gaan ek terug na die skrif, ek het 1000 keer al gesê, dit is vir julle voordelig dat ek hemel toe gaan. Want as ek nie hemel toe gaan nie, kan die Gees nie na julle kom nie. Maar as ek verheerlik word, dan sal ek my Gees na julle stuur. Anders was daar 2 liggame, die kerk en die liggaam van Christus. So die liggaam van Christus moes eers afgelê word, voordat God die tweede liggaam, sy kerk, waarvan hy die hoof is, besit kon neem. Is julle by my daar? So wat is die ultimate van my en jou redding? Nie net my sonde is weg nie, nie net die kruis nie. Kan jy sien hoekom moet ek tyd spandeer om soveel as moontlik van God se Gees in my lewe te kan kry? En die oomblik wanneer die krag van die Gees net kom, dan is daar niks wat jou kan keer nie. Ek luister na hierdie mannetjie wat hulle geskiet het. Ek kyk na een van daai geleenthede waar 'n satanis, ek weet nie of julle dit dalk gesien het nie, waar 'n satanis, ek sal hom vir julle stuur, op 'n universiteit, hy het 'n rooi pak aan met 'n bokkop op sy kop. Kom hy letterlik en hy konfronteer nou, hy kom nou na hierdie ou toe. En al wat Kirk doen is, hy staan op en hy steek sy vinger na my en sê in die naam van Jesus, ek bestraf jou werke. En voordat hy ou nog 'n woord kan sê, draai hy om en hy loop. En die kom 'n ander ouetjie op wat hulle was 3 van hulle. En hy maak hierdie stelling en hy sê dat hierdie ou het vooraf gesê hy gaan 'n curse plaas op al hierdie mense wat hierdie geleentheid vandag op hierdie kampus bywoon. Hy gaan 'n vloek plaas op hulle almal. En hy haal net so 'n hanger met 'n kruisie op sy nek uit en hy haal die hanger uit. Hy sê hierdie vloek kan nie op een van julle val nie. En die volgende oomblik begin hy ou verstik. En hy praat met my verstik. En hy probeer met hom praat en hy verstik. En naderhand sê hy, ek weet nie wat gaan nou aan nie. En hy verstik in sy eie woorde. Net weens die teenwoordigheid en die krag van die Heilige Gees wat in hy se lewe is. Julle is dit nie waar ons moet uitkom nie. Ek sien dit en ek dink, Here, dis hoekom die duiwel
hom uitgehaal het. En hy sal vervolg word. En kyk nou mooi, die beweging wat plaasgevind het, wat gaan plaasvind, moet julle dophou, binne die kerkwêreld van Christus. Ek sien vanoggend, daai pastor Mark Christel sê hy het net 2 dienste opgehou in gister. Hy sê hulle was chock-en-block vol, tot maksimum kapasiteit in die kerk. Daar was 'n stadium wat ek die video het waar 45.000 mense studente bymekaar kom en na sê doen. Om soort van te gedenkdienste. Engeland, ek dink is 20.000 mense, Engeland ook. Julle moet onthou, daai ou het sy aanhangers op die media platforms was miljoene. En ek het gaan, ek het net gaan kyk na sy goed, net om te sien wat was die ou se benadering. En ek verstaan hoekom het daai ouetjie hom geskiet. Ek weet nie of julle weet nie, maar hy kom uit 'n Mormoonse huis uit. En die Mormone het hulle eie Bybel. En die Mormoonse huis glo in meer as een vrou. Ja. En hy het openlik, ruiterlik, openlik, oral erken. Vat een vrou, trou met haar, kry kinders soveel soos wat jy kan, en dien die Here saam met jou vrou, en jy moet lief wees vir jou vrou. Amen. Hy was teen die values wat in daai huis verkondig was. En dit is hoekom daai kind opgestaan het om die weg te ry. En ek het iets geleer uit dit uit. Dit wys jou hoe dat valse doktrine 'n gevaarlike pad is om te loop vir gesinne. Want hier sien jy dit, en dit was nie 'n satanis nie. Dit was 'n ou wat eintlik almal sê eintlik 'n rustige ou, was eintlik 'n introvert. Maar hoe die duiwel uiteindelik besit geneem het. Ek het gedink dit was dalk uit die homoseksuele kringe wat dit gebeur het, maar dit was nie. Dit lyk nie vir my so nie. Maar dit sal nog seker maar op die lappe kom presies wat gebeur het. Maar wat ek daarmee vir julle wil sê is vanaand, en julle daai ding het my geruk hoor. En ek het bewus geraak, in die era van die wederkoms van Christus, was dit vir my een van die vertrekpunte van die vervolging wat die kerk kan verwag. Want die oomblik as jy openlik gaan uitstaan vir Jesus, moet jy weet, gaan jy vervolg word. En hy wat godvrugtig wil lewe, sal vervolg word. So hoekom vervolg word ons nie regtig vervolg nie? Die vruggies is nie lekker nie. Verstaan jy? Die boontjies het nog net blaartjies aan. Okay. Skot 'n bietjie vruggies. So. Party minder en party meerdere mate, né? Maar kry die vrug van Christus in jou lewe. En dit is wat ek vanaand wil hê. Hoe kry jy dit? Hoe meer jy gevul word, hoe kragtiger jy gevul word met die Heilige Gees. Hoe meer jy tyd spandeer in God se teenwoordigheid. Hoe meer jy hierdie boek in jou hart het. Hoe meer jy voor die Here op jou knieë staan in aanbidding. Hoe kragtiger gaan God jou gebruik. Nee, maar Henry, ek het nie die tyd vir dit nie. Julle weet ons werk daar om hard, ons is baie ure op 'n dag by die werk. Ek wil net vir julle een skrif gee wat ek weet nie hoekom het Paulus dit geskryf. Miskien kan julle my vanaand antwoord. Sê Paulus nie koop die tyd uit, want die dae is boos nie. Nou wat bedoel hy met koop die tyd uit? Kom aan, wat bedoel hy met koop die tyd uit? Hoekom sê Paulus koop die tyd uit? Julle, Paulus het dieselfde probleem gehad wat almal in die wêreld het in dis tyd. Tyd staan nie stil nie, dis die enigste ding wat nie vir jou wag nie. En vir hom om van Spanje af na Macedonië toe gaan het soveel tyd gevat. Vir my en jou om so toe te gaan, dis net 'n ander beplanning. Hoor wat ek vir julle sê, maar koop die tyd uit. Daar's 'n geskrif gaan lees in Jesus se lewe waar hy die troue in Kana moet bywoon. Dan sien jy duidelik daar Jesus kom op 'n plek daar wat hy besef. As ek nie nou gaan nie, gaan ek die troue mis. Daar's 'n skrif, as jy dit lees, dan sien jy hy het beplan om na die troue toe te gaan. En hy moes, want sou hom letterlik, as ek dit gaan kyk al na die afstand is 80 kilos. Dit sou 48 uur omtrent neem om daar uit te kom. Met die manier wat hulle getravel het. So hulle moes ook beplan. Koop die tyd uit. Okay, en hy moes loop. So ek en jy moet die tyd uitkoop om meer van God in ons lewens te kry.
So moenie ons besige skedule voorkom. Dit werk nie. Want waar jy die tyd uitkoop, is waar God gaan werk. Okay. So kyk wat jy kan doen en bid die Here. Here, kom maak net hierdie wessel vol met die Heilige Gees. Kom maak my net vol met die Heilige Gees. Kom vul my met die krag, met die heerlikheid. En ons gaan vir mense bid. Net nie nou al, wanneer ek voel die tyd is reg. En ons by daai plek van die lesing kom, gaan ons dit doen. Okay. Alright julle, kom ons bid saam. Vader, dankie vir die woord. Dankie vir die diepte van die skrif. Ek wil bid, Here, help ons om deur te breek. En dat ons ook, Here, elke dag sal streef om nader aan God te kom. Hou ons vas in die holte van U hand. En ek wil bid, Here, kom woon in ons, regeer deur ons. En help ons dat ons lewens ook 'n impak sal maak op mense, Here, om ons. Here, ons kan ons nie vergelyk met geen ander mens nie. Ons weet vandag, Here, dat Charlie het sy eie roeping en bediening gehad. Ons kan ons nie vergelyk met hom nie. Maar al wat ek weet is, U het vir elkeen van ons 'n geestelike bestemming. En ek moet bereik wat God vir my beplan het. En hierdie mense wat hier sit, moet bereik wat God vir hulle beplan het, sodat hulle ook kan hoor, mooi so goeie en getroue diensknegt. Here, want Johannes kom op 'n plek en hy sê, 'n mens kan niks aanneem wat God nie vir jou in die hemel gegee het nie. En daarom, Here, wil ek nie strewe na goed wat my nie toekom nie, maar wil ek dit aanneem, Here, wat U vir my beplan het vir my lewe. En wil ek bid dat U dit sal deurvoer in hierdie laaste seisoene ook van my lewe, Here, sodat ek kan weet wat God wil doen. En ek eer U daarvoor en ek loof U in Jesus se naam. Amen. Blessings vir julle. Julle kan maar nog 'n bietjie koffie drink. Ek weet nie of nog water is nie. Kyk maar. Van volgende week dan aan.